Aan 'n rolstoel gekluister en gekwel deur die vrees om aangeraak te word, skreeu 'n miljoenêr desperaat toe die nuwe huishulp na hom toe hardloop om te help. Sy ignoreer sy pleidooie en gryp hom aan die skouers, en op daardie oomblik verander iets diep binne albei van hulle. Toe sy 'n ou litteken op sy arm sien, besef sy dat hierdie man iemand is wat 'n merk op haar kinderjare gelaat het. Maar wat hy 2 minute later voel, gaan verder as die aanraking. Dit is die begin van die genesing wat hy nooit moontlik geag het nie. Die imposante huis in Constantia, een van Kaapstad se mees eksklusiewe woonbuurte, was in 'n versteurende stilte gehul. Die sonstrale wat deur die reuse vensters gestroom het, kon nie die koue van daardie omgewing verdryf nie. Stefan de Villiers, op 42-jarige ouderdom, het deur die panoramiese venster na die onberispelike tuin van sy eiendom gekyk, sy hande stewig op die wiele van sy stoel met chirurgiese presisie. Die interkom het gelei en daardie byna heilige stilte verbreek. Magda, die huishoudster wat al meer as 20 jaar vir die familie gewerk het dadelik geantwoord. Meneer Stefan, die nuwe werknemer het vir die onderhoud opgedaag, het Magda aangekondig, met haar gewone onberispelike houding. Laat haar maar inkom, het hy geantwoord sonder om sy oë van die landskap af te neem. 'n Paar minute later het huiwerige voetstappe oor die Italiaanse marmerblad weergalm. Stefan het sy rolstoel stadig gedraai en homself voorberei om die kandidaat vir die pos van huishulp te ontmoet. Dit was nie hy wat normaalweg hierdie sake hanteer het nie, maar sy ma, mevrou Elna, het daarop aangedring dat hy self die onderhoud met die nuwe werknemer voer en beweer dat hy meer betrokke moes raak by die huishoudelike sake. Goeiemôre, meneer de Villiers. My naam is Annelie Marais. Die welleidende stem het Stefan laat opkyk. Dit was 'n vrou van gemiddelde lengte, met bruin hare in 'n eenvoudige bolla vasgemaak, en groot, ekspressiewe oë. Sy was eenvoudig geklee in donkerblou denim en 'n wit langmoublouse, gepas vir 'n werksonderhoud. Sit gerus, het Stefan na die leunstoel voor sy werkstafel gewys. Annelie het gehoorsaam, met 'n reguit rug en haar hande rustend op haar skoot. Stefan het na die gekyk wat Magda op die tafel gelos het. Ek sien u het al in ander gesinshuise gewerk. Ja, meneer. Die afgelope 5 jaar het ek vir die Mendes gesin gewerk, maar hulle het na Australië verhuis. En waarom stel u belang om hier te werk? Het hy gevra met die koue, afstandelike toon wat oor die jare sy handelsmerk geword het. Ek het die werk bitter nodig, meneer de Villiers, het sy openhartig geantwoord. Ek het 'n seun wat voortdurende mediese sorg benodig. Iets in die opregtheid van daardie antwoord het die sakeman vir 'n oomblik ontwapen. Hy het die gewone, geoefende antwoorde verwag oor hoe sy daarvan hou om in georganiseerde omgewings te werk of lief is vir die versorging van huise. Magda het seker die voorwaardes verduidelik. Ons het iemand nodig wat voltyds kan werk, insluitend alternatiewe naweke. Ja, sy het verduidelik. Ek het geen probleem met die ure nie. Stefan het voortgegaan met die standaardvrae. Annelie het met selfvertroue geantwoord, sonder om doekies om te draai. Daar was iets bekends aan haar wat hy nie kon plaas nie, miskien haar gebare of die manier waarop sy diskreet geglimlag het, toe sy van haar seun praat. Wel, ek dink dit is al. Magda sal u die huis wys en u pligte verduidelik. U begin môre. Annelie het bedank en opgestaan. Op daardie oomblik het Stefan se selfoon gelei. Dit was sy prokureur, Helena Botta. Verskoon my, ek moet hierdie oproep neem, het hy gesê en die stoel gedraai vir privaatheid. Terwyl Annelie weggestap het Stefan die oproep beantwoord. Die nuus was nie goed nie. Sy eksvrou, Nadia, het weer probeer om bewaring van hul dogter Lienke, slegs 7 jaar oud, te kry. Die gesprek het hom sigbaar ontsteld gelaat. Toe hy aflei, het hy besef dat sy stoel te naby aan die rand van die trap was wat sy kantoor van die sitkamer geskei het. Hy het probeer om die stoel te manoeuvreer, maar een van die wiele het aan die persiese mat vasgehaak. Die stoel het gevaarlik gekantel. Moenie aan my raak nie. Het hy instinktief geskreeu toe hy besef dat Annelie, wat nog nie heeltemal die kamer verlaat het nie, in sy rigting hardloop. Paniek het soos 'n elektriese stroom deur sy liggaam gespoel. Sy hart het gejaag, sy asemhaling het vlak geword en 'n koue sweet het oor sy voorkop geperl. Dit was altyd so wanneer iemand probeer het om aan hom te raak. 'n Onredelike vrees wat elke sel van sy liggaam oorheers het sedert die ongeluk, sedert die verraad. Annelie het die desperate gil geïgnoreer en Stefan se skouers stewig vasgehou, wat verhoed het dat die stoel omval. Op die oomblik toe haar hande aan sy arm raak, het iets vreemds gebeur.
Sy het heeltemal verstaar. Haar breinoë het op 'n klein halfmaanvormige litteken op Stefan se arm gefokus, sigbaar waar die mou van sy hemp effens opgeskuif het. Annelie se hart het begin jaag vir 'n heeltemal ander rede as die paniek wat die sakeman oorval het. Sy het daardie litteken geken. "Laat my los, asseblief," het Stefan gevra, nou met 'n meer beheerste stem, maar steeds effens bewerig. Annelie het teruggestaan asof sy 'n skok gekry het. Haar oë was steeds op die litteken gefestig. "Jammer, meneer de Villiers. Ek wou net help," het sy gemompel. "Dis in orde," het hy geantwoord en die mou van sy hemp reggetrek om die litteken te bedek, 'n outomatiese gebaar wat hy altyd gemaak het wanneer die merk blootgestel is. "Net moenie dit weer doen nie." 'n Ongemaklike stilte het vir 'n paar sekondes wat soos 'n ewigheid gevoel het, tussen hulle gehang. "Mevrou Magda sal u die reëls van die huis verduidelik," het hy voortgegaan en sy kalmte herwin. "Een daarvan is om my nooit sonder uitdruklike toestemming aan te raak nie. Verstaan?" "Ja, meneer," het Annelie geantwoord, steeds ontstel deur die sien van die litteken. "Volkome verstaan." Magda het op daardie oomblik die kamer binnegekom, asof sy 'n sesde sintuig vir gespanne situasies gehad het. "Ek gaan nou vir Annelie die huis wys, meneer Stefan." "Doen so," het hy geantwoord en die rolstoel terug na die venster gedraai, wat duidelik aangedui het dat die gesprek verby was. Terwyl Annelie vir Magda deur die luukse gange van die herehuis gevolg het, het haar gedagtes woes gewerk. Daardie halfmaanvormige litteken. Dit kon nie toeval wees nie. Dit was identies aan die een wat sy self per ongeluk, meer as 20 jaar gelede, op die arm van 'n seun genaamd Stef, haar beste vriend van haar kinderjare in Somerset West, gemaak het. Maar hoe kon dit dieselfde Stef wees? Die seun wat sy onthou het, het by sy ouma in 'n eenvoudige, dog gemaklike huis gewoon. Hoe kon hy in hierdie magtige sakeman verander het? En as dit regtig hy was, sou hy haar herken. 20 jaar het verloop. Sy was nie meer die meisie met vlegsels en geskaafde knieë wat in bome geklim en seerowerspelletjies uitgedink het nie. Die huis het 3 verdiepings, het Magda verduidelik, onbewus van Annelie se onstuimige gedagtes. Op die grondvloer is die sosiale areas, kombuis en meneer Stefan se kantoor. Op die eerste verdieping is die familie se slaapkamers en op die tweede die gaste en personeelkamers. U sal op die tweede verdieping bly. Annelie het meganies geknik, die inligting as 'n professionele verpligting geabsorbeer, terwyl haar gedagtes op daardie litteken gefokus gebly het. Meneer Stefan het spesifieke reëls, het Magda voortgegaan. Hy hou daarvan dat alles op 'n spesifieke manier georganiseer is. Dit sal 'n rukkie neem vir u om gewoon te raak, maar moenie bekommerd wees nie, ek sal u alles leer. Hy lyk streng, het Annelie opgemerk, in 'n poging om meer inligting te bekom. Hy was nie altyd so nie, het Magda geantwoord en haar stem laat sak. Die ongeluk het baie dinge verander. Ongeluk? Het Annelie gevra met 'n knop in haar keel. Dit was 2 jaar gelede. 'n Verskriklike motorongeluk. Hy het parapleeg geword, het Magda met hartseer in haar stem verduidelik. Maar dis nie net die fisiese toestand nie. Iets het ook binne in hom gebreek. Annelie het 'n drukking op haar bors gevoel. As hierdie man regtig die Stef van haar kinderjare was, hoeveel lyding het hy deurgemaak? Die vrolike, avontuurlustige seun wat sy geken het, was nou vasgevang in 'n rolstoel en opgesluit in sy eie traumas. En sy familie? Het sy gevra en probeer om terloops te klink. Mevrou Elna, sy ma, kom byna elke dag. Sy sorg meestal vir klein Lienke. Die meisie bring naweke hier by haar pa deur. Is Lienke sy dogter? Ja, sy is 7 jaar oud. 'n Lieflike kind, maar deesdae baie stil, het Magda met 'n sug geantwoord. Haar ma. Wel, dis 'n delikate saak. Magda het nie verder uitgebrei nie en Annelie het nie aangedring nie. Sy het reeds te veel gevra vir die eerste dag. Sy wou nie nuuskierig voorkom nie. Toe hulle by die kombuis aankom, 'n ruim, moderne area met die nuutste toerusting, het Magda Annelie aan die res van die span voorgestel, Reino, die bestuurder en tuinier, Sunny, die kok, en Thys, die sekuriteitswag. En hierdie is die nuutste lid van die span, Annelie, het Magda aangekondig. Almal het haar beleefd gegroet, maar Annelie het nuuskierige blikke en selfs 'n bietjie deernis opgemerk. Sterkte, het Sunny in 'n lae stem gesê toe die ander wegbeweeg. Die baas is nie maklik nie. Dankie, het Annelie met 'n klein glimlaggie geantwoord. Ek sal dit nodig hê.
Aan die einde van die toer deur die herehuis het Magda Annelie die kamer gewys waar sy sou bly. Dit was eenvoudig in vergelyking met die res van die huis, maar steeds gemakliker as enige plek waar Annelie ooit gewoon het. "U uniform is in die kas," het Magda ingelig. "Môre begin u om 7 uur. Koffie om 6:30 in die personeelkombuis." Toe sy uiteindelik alleen was, het Annelie op die rand van die bed gesit en 'n lang sug uitgeblaas. Sy het 'n klein voorwerp uit haar sak gehaal wat sy altyd by haar gedra het, 'n handgekerfde houtbootjie, reeds verweer deur tyd. Dit was 'n geskenk van Stef op die laaste dag wat hulle mekaar gesien het, voordat hy sonder verduideliking uit haar lewe verdwyn het. "Is dit regtig jy, Stef?" het sy vir haarself gemompel en die klein bootjie gestreel. Annelie het geweet sy het daardie werk desperaat nodig. Haar seun, Lian, 8 jaar oud, het konstante mediese behandeling nodig gehad vir die hartprobleem waarmee hy gebore is. Die medisyne was duur, die afsprake gereeld. Sy kon nie bekostig om hierdie geleentheid te verloor nie. Maar hoe kon sy haar kalmte behou terwyl sy so naby aan iemand werk wat haar beste vriend van haar kinderjare kon wees? Hoe kon sy haar eie botsende gevoelens hanteer as sy sien in watter toestand hy was? En nog belangriker, as Stefan de Villiers regtig Stef was, sou hy haar herken. Of het die jare en die lyding die herinneringe van daardie goue somer in Somerset West heeltemal uitgewis? Annelie se eerste werksdag het begin met die son wat nog skaam oor die horison geloer het. Sy het 5:30 wakker geword, haar goed georganiseer en na die kombuis afgegaan. Sunny was reeds daar en het vars koffie gemaak. "Lekker geslaap?" het die kokkin gevra en 'n stoomende koppie aangegee. "Redelik," het Annelie geantwoord en vir die koffie bedank. "Ek raak nog gewoond aan die plek. Ons is almal so in die begin," het Sunny opgemerk terwyl sy vrugte gesny het. "Maar jy kom gou in die ritme." Annelie het geknik en aan haar koffie gedrink. Sy het die grys uniform met wit detail gedra wat sy in die kas gekry het, perfek haar grootte, wat haar verras het. "Magda sorg vir alles hier," het Sunny verduidelik, asof sy haar gedagtes lees. "Sy het jou mates gevra toe jy gister weg is." Om 7 uur stiptelik het Magda in die kombuis verskyn om die dag se instruksies te gee. Annelie sou verantwoordelik wees vir die skoonmaak van die eerste verdieping, insluitend Lienke se kamer, wat by haar ouma was, maar daardie middag sou huis toe kom, "Is meneer Stefan al wakker?" het Annelie gevra en probeer om terloops te klink. "Hy word vroeg wakker," het Magda geantwoord. "Hy is al sedert 6 uur in die kantoor. Hy hou nie daarvan om voor 10 uur gesteer te word nie, tensy hy roep." Annelie het die inligting geabsorbeer. Terwyl sy haar take op die eerste verdieping begin het, was haar gedagtes steeds besig met die moontlikheid dat Stefan die Stef van haar kinderjare was. Sy moes bevestiging kry, maar hoe kon sy die onderwerp aanroer sonder om nuuskierig te lyk of, erger nog, haar werk te waag? Lienke se kamer was 'n kontras met die res van die huis. Terwyl die herehuis in neutrale, sober kleure versier was, het die meisie se kamer in kleur ontplof. Die mure in 'n sagte laventelkleur, rakke vol boeke en speelgoed wat metodies georganiseer was, 'n hemelbed en 'n perfek opgeruimde lesenaar. Op die bed het verskeie opgestopte diere 'n stil gehoor gevorm. Annelie het geglimlag toe sy tussen die opgestopte diere 'n ou vriend vind, 'n perslapsekat, presies dieselfde as die een wat sy en Stef in sy ouma se agterplaas begrawe gevind het tydens 'n dag van 'n seerowerskattejag. Dit was 'n te groot toeval. Terwyl sy die kamer opruim, het Annelie 'n foto op die bedkassie opgemerk, Stefan wat 'n jonger Lienke in sy arms hou, albei glimlaggend. Die foto het oud gelyk, miskien van voor die ongeluk. Stefan se oë het op 'n manier geblink wat sy die vorige dag nie gesien het nie. Nadat sy haar take op die eerste verdieping voltooi het, het Annelie afgegaan om in die kombuis te help. Vanuit die gang het sy stemme uit Stefan se kantoor gehoor. Hy was in 'n videokonferensie en het oor samesmeltings en verkrygings gepraat in 'n gesaghebbende toon wat glad nie gepas het by die seun wat sy geken het nie. Teen 3 uur die middag het die interkom die aankoms van mevrou Elna en Lienke aangekondig. Annelie het 'n koue rilling gekry. As mevrou Elna was wie sy gedink het sy is, sou sy haar dalk herken. Die hoofdeur het oopgegaan en 'n elegante vrou met grys hare het ingekom, terwyl sy die hand van 'n meisie met ligbruin hare en nuuskierige oë vashou. "Goeiemiddag Magda," het mevrou Elna gegroet. "Waar is my seun?" "In die kantoor, mevrou. Hy is in 'n belangrike vergadering." Mevrou Elna het geknik en toe Annelie se teenwoordigheid opgemerk. "Jy moet die nuwe werknemer wees." "Ja, mevrou."
Annelie Marais. Iets het deur die dame se oë geflits, soos 'n skaduwee van herkenning, maar dit het vinnig verdwyn. Hierdie is Lienke, het sy voorgestel en na die meisie gewys wat Annelie met nuuskierigheid dopgehou het. My kleindogter. Hallo Lienke, het Annelie geglimlag en afgebuig om op die kind se hoogte te wees. Dis 'n plesier om jou te ontmoet. Die meisie het net met haar kop geknik, skaam en aan haar ouma vasgeklou. Kom ons gaan kyk na jou pa, liefie. Het mevrou Elna voorgestel. As hy besig is, kan jy by my in die leeskamer bly totdat hy klaar is. Terwyl ouma en kleindogter weggestap het, kon Annelie nie help om op te let hoe Lienke met haar kop na onder geloop het nie, haar skouers effens afgehang, asof sy 'n onsigbare las dra. Later toe Annelie die waskamer organiseer, het Magda met 'n boodskap verskyn. Meneer Stefan wil met u in die kantoor praat. Annelie het haar hart voel klop. Het sy iets verkeerd gedoen? Of was dit die geleentheid waarop sy gewag het? Toe sy die kantoor binnekom, het Stefan met sy rug na die deur gestaan en deur die venster na die tuin gekyk, soos die vorige dag. U wou met my praat, meneer de Villiers. Hy het die stoel stadig gedraai. Ja, Annelie. My ma het genoem dat jy Lienke se kamer opgeruim het. My dogter het gedink jy het die opgestopte diere op 'n ander manier georganiseer. Ek vra om verskoning as ek iets gedoen het wat ek nie moes nie, het Annelie geantwoord en gespanne geraak. Dis nie dit nie, het Stefan onderbreek. Eienaardig genoeg het sy daarvan gehou. Sy het gesê jy het minder Sekat in die middel geplaas soos 'n koning. Sy het gevra hoe jy geweet het hy is die belangrikste. Annelie het haar bloed in haar are voel verkoel. Sy het die pers Sekat instinktief prominent geplaas en onthou hoe spesiaal hy vir Stef was. Dit was intuïsie, meneer, het sy versigtig geantwoord. Hy het gelyk na die oudste en die beste versorgde. Stefan het haar intens dopgehou, asof hy deur haar probeer lees. Waar kom jy vandaan, Annelie? Ek is in Somerset gebore, het sy geantwoord, haar hart wat in haar bors hamer. Stefan se uitdrukking het subtiel verander. 'n Spier het in sy kakebeen getrek. Somerset het hy herhaal amper vir homself. Toe na 'n pouse, my ouma het 'n huis daar gehad. Dis 'n pragtige dorp, het Annelie opgemerk en probeer om haar stem ferm te hou. Ek het in die tuine woonbuurt groot geword. Stefan se oë het effens gerek. Die buurt van my ouma se huis, het hy gemompel. 'n Gelaaide stilte het tussen hulle gehang. Annelie kon amper die ratte in Stefan se gedagtes hoor draai, terwyl hy die kolletjies verbind. Die litteken op jou arm, het Annelie uiteindelik gesê en moet by mekaar geskraap. In die vorm van 'n halfmaan. Ek ken daardie litteken. Stefan het bleek geword en onbewustelik sy arm met sy hand bedek. Hoe kan jy? Want dit was ek wat dit gemaak het Annelie gebieg, haar stem amper gebreek. 20 jaar gelede. Ons het seerower in jou ouma se agterplaas gespeel. Jy was bo op die groot mangoboom en het gegly. Ek het probeer om jou vas te hou, maar die tak het gebreek. My armband het jou arm gekrap toe ons geval het. Stefan het na haar gestaar asof hy 'n spook sien. Dit kan nie wees nie, het hy gefluister. Die bootjie, het Annelie voortgegaan. Jy het vir my 'n houtbootjie gegee op die laaste dag, voordat jou ouma die huis verkoop het. Jy het gesê dit is sodat ek vir ons albei kon vaar. Stefan het geskok gelyk. Hy het die stoel nader gemanoeuvreer en Annelie se gesig met hernieuwde aandag bestudeer. Lily, het hy gevra met die bynaam wat net hy geken het. Annelie se oë het vol trane geskiet. Ja, Stef. Dis ek. Vir 'n oomblik het Stefan gelyk of hy na 'n ander tyd, 'n ander plek, vervoer is. 'n Ander glans het sy oë verlig. Toe, so vinnig as wat dit verskyn het die lig uitgegaan. Sy gesig het weer verhard. Dit was lank gelede, het hy gesê en die stoel teruggestoot. Ons is nou ander mense. Ja, ons is, het Annelie saamgestem en die knop in haar keel voel toetrek. Maar ons is op 'n manier steeds dieselfde mense. Nee, ek is nie, het Stefan koud afgesny. Die seun wat jy geken het, bestaan nie meer nie. Annelie het die impak van daardie woorde soos 'n fisiese slag gevoel. Ek verstaan, het sy geantwoord en gesukkel om haar kalmte te behou. Moet ek hierdie saak dan as afgehandel beskou? Dit sal beter wees, het Stefan bevestig. Jy het die werk nodig en ek het iemand bekwaam nodig. Kom ons hou ons verhouding streng professioneel.
Annelie het geknik en die teleurstelling ingesluk. Daar is nog een voorwaarde, het hy bygevoeg. Niemand in hierdie huis mag van ons gemeenskaplike verlede weet nie. Nie my ma nie, nie my dogter nie, niemand nie. Verstaan? Volkome meneer de Villiers. Hy het haar met 'n gebaar weggewys. Annelie het die kantoor verlaat en vreemd leeg gevoel. Sy het haar kindervriend gevind net om hom weer te verloor. Tydens aandete het Annelie gehelp om te bedien terwyl sy diskreet die interaksie tussen Stefan en Lienke dopgehou het. Die meisie het van haar dag by die skool vertel, terwyl haar pa aandagtig geluister en af en toe vrae gevra het. Daar was liefde, het Annelie gedink, maar ook 'n afstand wat nie net fisies was nie. Toe Lienke 'n skoolprojek noem wat behels het om bome te omhels om hul energie te voel, het Stefan sigbaar gespanne geraak. Ek dink daardie aktiwiteit is onvanpas, het hy opgemerk. Ek sal met jou onderwyseres praat. Maar pappa, al die ander kinders gaan deelneem, het Lienke geprotesteer. Jy hoef nie alles te doen wat die ander kinders doen nie, het Stefan geantwoord en die saak afgesluit. Na aandete, toe Lienke reeds in haar kamer was en gereed gemaak het om te slaap, het Annelie vir mevrou Elna in die leeskamer gevind. Verskoon my, mevrou. Kan ek vir u 'n koppie tee bedien? Dit sal heerlik wees, my kind, het die dame geantwoord en die boek wat sy gelees het, toegemaak. Terwyl Annelie die tee bedien het, het mevrou Elna haar met nuuskierigheid dopgehou. Jy lyk bekend. Het ons mekaar al voorheen ontmoet? Annelie se hart het gejaag, terwyl sy die belofte onthou wat sy aan Stefan gemaak het. Ek glo nie so nie, mevrou. Ek het een van daardie gewone gesigte. Miskien het mevrou Elna gemompel, nie heeltemal oortuig nie. Lienke hou van jou. Sy het van die opgestopte diere gepraat. Sy lyk na 'n spesiale kind. Sy het mevrou Elna met 'n hartseer glimlag saamgestem. Maar sy het baie deurgemaak vir iemand so klein. Annelie wou meer vra, verstaan wat met daardie familie gebeur het, maar sy het geweet dit was nie die regte tyd nie. Gaan mevrou vir die naweek bly? Nee, ongelukkig het ek verpligtinge. Maar ek sal Lienke Sondagmiddag kom haal. Stefan raak oorweldig as sy te lank hier deurbring. Oorweldig? Het Annelie gevra sonder om haar nuuskierigheid te bedwing. Mevrou Elna het diep gesig. Dis moeilik vir hom om liefde te wys op die manier wat Lienke nodig het. Sedert die ongeluk. Annelie het geknik sonder om meer te sê. Daar was baie pyn in daardie huis, la en la van lyding wat versigtig weggesteek is deur rykdom en hoë mure. Later, toe almal reeds afgetree het Annelie 'n rukkie op die personeelstoep gesit en na die sterrehemel gekyk. Sy het die klein houtbootjie wat Stef haar 20 jaar gelede gegee het, uit haar sak gehaal. Ek is hier, Stef, het sy vir die nag gefluister. Selfs al wil jy my nie meer in jou lewe hê nie. Die volgende dag, 'n sonnige Saterdag, het die roetine van die herehuis rustig gevloei. Annelie was besig om Lienke te help om haar boeke te organiseer toe die meisie skielik 'n vraag gevra het wat haar onkant betrap het. Ken jy my pa van vroeër af? Annelie het amper die boek laat val wat sy vasgehou het. Hoekom vra jy dit, Lienke? Die meisie het haar skouers opgetrek en 'n boek oor sterrekunde geneem. Hy kyk anders na jou. Asof hy iets probeer onthou. Jou pa is my baas, het Annelie versigtig geantwoord. Ons het mekaar pas ontmoet. Lienke het nie oortuig gelyk nie, maar het nie op die saak aangedring nie. In plaas daarvan het sy die sterrekundeboek oopgemaak en Annelie haar gunsteling sterrebeeld gewys. Het jy geweet die sterre wat ons sien, het dalk al miljoene jare gelede gesterf? Hulle lig reis nog steeds na ons toe, selfs nadat hulle verdwyn het. Annelie het geglimlag oor die kind se skerpsinnige opmerking. Dis waar. Soms is dit ook so met mense. Ons hou aan om hul lig te sien, selfs nadat hulle uit ons lewe verdwyn het. Lienke het na Annelie gekyk met 'n intensiteit wat verrassend was vir iemand so jonk. Soos my ma. Die vraag het Annelie onkant betrap. Ek ken nie jou ma nie, Lienke. Sy het weggegaan, het die meisie eenvoudig gesê. Ouma sê sy was baie lelik met my pa. Maar sy kom kuier nog steeds soms. Annelie het nie geweet wat om te antwoord nie. Dit was gevaarlike terrein, familieaangeleenthede wat haar nie aangegaan het nie. Ek dink jou ouma en jou pa weet wat die beste vir jou is, het sy diplomaties geantwoord. Lienke het die boek toegemaak, pynsend. Weet jy hoekom my pa nie van drukkies hou nie? Het sy gevra en van onderwerp verander. Annelie het 'n steek in haar hart gevoel.
Hoekom? Want die mense wat hom voorheen omhels het gelieg, het Lienke geantwoord, met 'n wysheid wat nie by haar ouderdom gepas het nie. Nou kan hy nie meer die verskil tussen 'n regte drukkie en 'n vals een voel nie. Wie het dit vir jou gesê? Niemand nie. Ek het ouma op die telefoon hoor praat. Annelie het daardie inligting geabsorbeer en 'n nuwe begrip van Stefan se trauma gevoel. Dit was nie net die ongeluk wat hom in 'n rolstoel gelaat het nie, maar die verraad wat daarna gekom het. Soms, Lienke, gaan mense deur moeilike dinge wat die manier waarop hulle die wêreld sien, verander, het Annelie verduidelik. Dit beteken nie hulle is nie meer lief nie. Dit beteken net hulle probeer hulle self beskerm. Lienke het geknik, asof dit vir haar sin maak. Dink jy hy sal eendag weer van drukkies hou? Ek hoop so, het Annelie opreg geantwoord. Almal verdien om 'n regte drukkie te voel. 'n Week het verloop sedert Annelie by die De Villiers herhuis begin werk het. Sy het vinnig by die roetine en die streng reëls wat deur Stefan opgelê is, aangepas. Hulle het 'n streng professionele verhouding gehandhaaf, soos hy geëis het. Wanneer hulle mekaar teëgekom het, het hulle slegs die nodige woorde uitgeruil, sonder om die verlede wat hulle gedeel het, te noem. Maar Annelie het die skelmkyke opgemerk wat hy na haar gegooi het wanneer hy gedink het sy nie sien nie. Daar was nuuskierigheid, miskien selfs 'n onderdrukte begeerte om weer te verbind. Iets sterker het hom egter verhinder om daardie deur oop te maak. Op 'n Vrydagoggend was Annelie besig om Lienke se kamer op te ruim toe Magda by die deur verskyn. Annelie, meneer Stefan het gevra dat u na sy kantoor gaan. Het iets gebeur? Het sy gevra met 'n koue rilling. Ek kan nie sê nie, maar hy het gespanne gelyk, het Magda geantwoord. Hy het vroeër 'n oproep ontvang wat hom taamlik ontstel het. Annelie het klaargemaak met Lienke se bed en na die kantoor gegaan. Sy het liggies aan die deur geklop. Kom in, het die droë antwoord van die ander kant gekom. Stefan was agter sy lesenaar en het 'n paar dokumente nagegaan. Hy het nie opgekyk toe Annelie inkom nie. Het u geroep, meneer? Ja, het hy geantwoord en uiteindelik na haar gekyk. Ek moet 'n situasie met jou bespreek. Sit gerus. Annelie het gehoorsaam en op die stoel voor die lesenaar gaan sit. My eksvrou, Nadia, kom vanmiddag vir Lienke kuier, het hy ingelig, sy stem beheers, maar Annelie kon die spanning in elke woord hoor. Jy sal verantwoordelik wees om die besoek te superviseer. Ek? Het Annelie verbaas gevra. Ja. Ek kan nie, hy het gehuiwer. Ek kan nie in dieselfde vertrek as sy wees nie. En ek vertrou nie dat Magda die nodige objektiviteit sal handhaaf nie. Ek verstaan, het Annelie geantwoord, alhoewel sy nie heeltemal verstaan het nie. Is daar iets spesifiek wat ek moet oplet? Stefan het die rolstoel verstel, duidelik ongemaklik met die onderwerp. Nadia mag nie vir Lienke van die eiendom af wegneem nie. Die besoek moet in die tuin of die sitkamer plaasvind, altyd onder jou toesig. Moenie Lienke op enige oomblik alleen met haar los nie. Die erns in sy toon het Annelie bekommerd gemaak. Mag ek vra hoekom? Stefan was vir 'n oomblik stil, asof hy besluit hoeveel hy kon openbaar. Nadia het Lienke verlaat toe sy net 5 jaar oud was, het hy uiteindelik gesê. Na my ongeluk het sy besluit dat 'n gesin met 'n krepel in nie was wat sy vir haar lewe wou hê nie. Die koue waarmee hy die woord krepel uitgespreek het, het Annelie laat sidder. Nou is sy terug en eis ouerlike regte, maar nie uit liefde vir haar dogter nie. Daar is baie geld betrokke. Die erfenis wat Lienke van my ouma sal ontvang wanneer sy 18 word. Dis verskriklik, het Annelie opgemerk, opreg verontwaardig. Dis die realiteit, het hy droog geantwoord. Nadia kom om 3 uur. Lienke weet reeds. Sy is angstig. Ek sal versigtig wees, het Annelie verseker. Toe sy opstaan om te vertrek, het Stefan haar weer geroep. Annelie. Ja. Het jy kinders? Die vraag het haar onkant betrap. Ja, 'n seun. Leon, 8 jaar oud. Iets het deur Stefan se oë geflits, 'n skaduwee van nuuskierigheid, miskien. Jy het genoem dat hy mediese behandeling nodig het. Wat is fout met hom? Hy is gebore met 'n hartprobleem, het Annelie geantwoord. Niks wat hom verhinder om 'n normale lewe te lei nie, maar hy het konstante opvolg, medikasie en 'n paar beperkings op fisiese aktiwiteit nodig. Stefan het geknik, pynsend. Jy moet jou seun eendag hierheen bring. Om Lienke te ontmoet. Sy kry nie baie geleenthede om met ander kinders buite die skool te kuier nie.
Annelie het haar hart vol klop. Dit was die eerste keer dat Stefan enige soort persoonlike belangstelling getoon het sedert hulle mekaar weer ontmoet het. Dit sal goed wees vir haar, het hy bygevoeg, asof hy die uitnodiging moes regverdig. Vir Lian ook, miskien. Dankie meneer de Villiers, het Annelie geantwoord en 'n glimlag bedwing. Ek is seker Lian sal daarvan hou. Om 3 uur stiptelik het die interkom die aankoms van Nadia Viljoen, Stefan se eksvrou, aangekondig. Annelie was in die sitkamer saam met Lienke, wat senuweeagtig met die soem van haar ligblou rok gespeel het. Jou ma het gekom, Lienke, het Annelie saggies aangekondig. Is jy gereed? Die meisie het geknik, maar sy het nie opgewonde gelyk soos 'n mens van 'n kind sou verwag wat op die punt staan om haar ma te sien nie. Die voordeur het oopgegaan en Nadia het soos 'n windvlaag ingekom met duur parfuum en blink juwele. Sy was 'n pragtige vrou met lang blonde hare en deurdringende blou oë. Sy het 'n elegante ontwerpersuitrusting gedra en 'n handsak gedra wat waarskynlik meer gekos het as wat Annelie in 'n jaar verdien het. Lienke, liefie, het Nadia uitgeroep en haar arms teatraal oopgemaak. Die meisie het skugter nader gekom en die vinnige drukkie en die soen aanvaar wat 'n rooi lipstifiemerk op haar wang gelaat het. Jy moet die nuwe kinderoppasser wees, het Nadia gesê en na Annelie gedraai met 'n koue glimlag. Ek is Annelie, die huishulp, het sy beleefd reggestel. Wat ook al, het Nadia met 'n agterlose gebaar geantwoord. Waar is Stefan? Soos altyd weggesteek. Meneer de Villiers is op die oomblik besig, het Annelie geantwoord en haar professionele toon behou. Natuurlik is hy, het Nadia gespot. Wel, dit maak nie saak nie. Ek het gekom om my prinsesie te sien. Sy het haar aandag op Lienke gerig en haar luukse handsak oopgemaak. Ek het vir jou 'n geskenk gebring, liefie. Dit was 'n dierpop, een van die wat in die mode was onder kinders. Lienke het dit beleefd aanvaar, maar sonder die entoesiasme wat Nadia duidelik verwag het. Wat is fout? Hou jy nie daarvan nie? Het Nadia gevra, sigbaar geïrriteerd. Ek hou daarvan, mamma. Dankie. Kom ons gaan tuin toe, het Annelie voorgestel en probeer om die spanning te verlig. Dis 'n pragtige dag. In die tuin het hulle aan die smee-ystertafel onder 'n groot boom gesit. Nadia het onophoudelik oor haar sosiale lewe gepraat, die reise wat sy onderneem het, die belangrike mense wat sy geken het. Sy het min oor Lienke se lewe gevra en wanneer die meisie probeer het om van die skool of haar belangstellings te vertel, het Nadia die gesprek vinnig na haarself teruggelei. So, Lienke, mis jy nie 'n normale huis nie? Het Nadia skielik gevra. Met 'n ma wat teenwoordig is. Sonder al hierdie hartseer. Annelie het gespanne geraak. Dit was presies die soort manipulasie waarvoor Stefan gevrees het. Ek hou van my huis, het Lienke eenvoudig geantwoord. Ek hou van my pa en my ouma. Maar jou pa kan skaars vir homself sorg, het Nadia aangedring. Hoe kan hy vir jou sorg? Meneer de Villiers is heeltemal in staat om vir sy dogter te sorg, het Annelie ingegryp, nie in staat om haarself te bedwing nie. Lienke is 'n gelukkige en goed versorgde meisie. Nadia het Annelie 'n eisige kyk gegee. Ek kan nie onthou dat ek jou opinie gevra het nie. Voordat Annelie kon antwoord, het Nadia se selfoon gelei. Sy het vinnig geantwoord en in 'n lae stem gepraat. Toe sy aflei, het sy geïrriteerd gelyk. Ek moet gaan, het sy aangekondig en skielik opgestaan. 'n Dringende afspraak het opgekom. Lienke het geen verbasing of teleurstelling getoon nie, asof sy dit reeds verwag het. Totsiens, mamma, het sy gesê en nog 'n vinnige drukkie ontvang. Ek kom gou weer, liefie, het Nadia beloof. En ons sal praat oor jou wat by my kom woon. Ek het 'n pragtige kamer wat vir jou wag in my woonstel. Nadat Nadia vertrek het, was Lienke 'n ruk lank stil en het die nuwe pop vasgehou sonder om regtig daarna te kyk. Sy gaan altyd vinnig weg, het sy uiteindelik opgemerk. Sy sê sy kom terug, maar dit neem lank. Annelie het haar hart voel toetrek. Soms sukkel groot mense om beloftes na te kom, het sy saggies gesê. Dit beteken nie hulle gee nie om nie. Lienke het na Annelie gekyk met daardie wysheid wat haar ouderdom oortref het. My ma gee op haar manier vir my om, het sy geantwoord. Maar ek dink sy gee meer om vir ander dinge. Daardie aand, toe Annelie die besoek aan Stefan gerapporteer het, het hy nie verbaas gelyk oor die kortheid van die ontmoeting nie. Sy doen dit altyd, het hy met bitterheid opgemerk. Sy daag op, beloof die maan en die sterre en verdwyn.
Lienke word al hoe meer bewus van haar ma se ware bedoelings. Sy is 'n baie intelligente kind, het Annelie saamgestem. Sy lyk of sy dinge verstaan wat baie volwassenes nie sou begryp nie. Stefan het geknik, 'n seldsame oomblik van ooreenstemming tussen hulle. Dankie dat jy vandag vir haar gesorg het. Dis my werk, het Annelie outomaties geantwoord. Nee, dit is nie, het hy haar reggestel. Jou werk is om die huis skoon te maak, nie om met my manipulerende eksvrou te doen te kry of my verlate dogter te troos nie. Die stilte wat gevolg het, was gelaai met onuitgesproke emosies. Bring jou seun môre, het Stefan skielik gesê. Dis Saterdag, Lienke sal die hele dag tuis wees. Dit sal goed wees vir haar om geselskap te hê. Is jy seker? Het Annelie verbaas gevra. Ek is, het hy ferm geantwoord. Hy kan die dag hier deurbring. As hy enige medikasie of spesiale sorg nodig het, laat my net weet. Annelie het 'n vlaag van dankbaarheid gevoel. Dankie, meneer de Villiers. Stefan, het hy haar reggestel, amper sonder om te dink. Toe, asof hy die informaliteit besef, het hy bygevoeg, wanneer ons privaat praat, kan jy my Stefan noem. Dit was 'n klein stappie, het Annelie gedink. 'n Klein krakkie in die muur wat hy opgerig het. Die volgende oggend het Annelie vir Lian na die herehuis gebring. Sy was senuweeagtig oor die ontmoeting, haar seun het nie maklik by nuwe omgewings aangepas nie, en sy het gevrees dat die weelde van die plek hom sou intimideer. Lian was 'n maarseun met bruin hare soos syne en nuuskierige oë. Hy het 'n ronde bril gedra wat hom die voorkoms van 'n klein intellektueel gegee het. Hy het sy ma se hand styf vasgehou terwyl hy die herehuis met groot oë bekyk het. Is dit waar jy werk, mamma? Dit lyk soos 'n kasteel. Annelie het geglimlag en haar seun se hare gestreel. Dis groot. Maar jy hoef nie senuweeagtig te wees nie. Daar is 'n meisie hier wat baie graag van jou wil ontmoet. Sy is 7 jaar oud en haar naam is Lienke. Weet sy ek kan nie te veel hardloop nie? Het Lian bekommerd gevra. Ons sal vir haar verduidelik, moenie bekommerd wees nie. Lienke was in die tuin op 'n swaai gesit, toe Annelie met Lian aankom. Die meisie het opgekyk, nuuskierigheid duidelik in haar oë. Hallo, het Lienke skugter gesê. Hallo, het Lian ewe skugter geantwoord. Lienke, hierdie is my seun, Lian, het Annelie voorgestel. Lian, hierdie is Lienke, meneer de Villiers se dogter. Die twee het vir 'n oomblik na mekaar gekyk en mekaar beoordeel soos net kinders kan. Hou jy van boeke? Het Lienke uiteindelik gevra. Lian se gesig het verlig. Baie. Veral van sterrekunde en dinosourusse. Ek het 'n nuwe boek oor dinosourusse in my kamer. Het Lienke uitgeroep, skielik opgewonde. Wil jy sien? Lian het na sy ma gekyk en toestemming gesoek. Annelie het met 'n glimlag geknik. Julle kan maar gaan. Wees tuis. Die kinders het na binne gehardloop, Lienke voor, Lian wat teen 'n effens stadiger pas gevolg het. Van die stoep af het Stefan die toneel dopgehou. Toe die kinders ingaan, het hy nader aan Annelie gekom. Jou seun lyk na 'n goeie seun. Hy is, het sy met trots geantwoord. 'n Bietjie skaam in die begin, maar hy kom gou los. Lienke is ook so, het Stefan opgemerk. Sy sukkel om vriende te maak. Die ander kinders dink sy is anders. Anders hoe? Te ernstig, te volwasse vir haar ouderdom, het hy verduidelik. Gevolg van groot word in 'n omgewing soos hierdie, veronderstel ek. En van alles wat gebeur het. Daar was iets melankolies in sy toon, 'n erkenning van hoe die gesinssituasie Lienke beïnvloed het. Kinders is veerkragtig, het Annelie opgemerk. Meer as wat ons dink. Hoe hanteer Lian sy toestand? Met meer volwassenheid as baie volwassenes, het Annelie geantwoord en liggies geglimlag. Hy verstaan sy beperkings, maar hy laat dit nie toe om hom te definieer nie. Hy vind ander maniere om gelukkig te wees. Stefan het diep daaroor nagedink. Dit moet moeilik wees vir jou om hom alleen groot te maak en nog met die gesondheidsprobleme te doen te kry. Dis uitdagend, het sy erken. Maar ek sal dit vir niks verruil nie. Elke glimlag van hom is al die moeite werd. Tydens middagete was die kinders al heeltemal op hul gemak met mekaar. Hulle het lewendig oor boeke, flieks en speletjies gesels. Stefan het die interaksie dopgehou, veral sy dogter, met 'n uitdrukking wat verbasing en verligting gemeng het. Dit was lanklaas dat hy Lienke so ontspanne gesien het.
Papa, kan ek my rotsversameling vir Lian wys na middagete? Het Lienke gevra met 'n entoesiasme wat sy selde getoon het. Natuurlik, liefie, het Stefan geantwoord, nie in staat om 'n klein glimlag te verberg nie. Nadat die kinders van die tafel af opgestaan het, het Stefan na Annelie gedraai. Jou seun is 'n uitstekende invloed op Lienke. Sy is anders met hom. Kinders het vriende van dieselfde ouderdom nodig, het Annelie geantwoord. Lian geniet homself ook baie. Gewoonlik is hy meer terughoudend met vreemdelinge. 'n Gemaklike stilte het tussen hulle ingetree. Vir die eerste keer sedert hulle mekaar weer ontmoet het, was daar geen spanning of gedwonge formaliteit nie. Ek onthou jy was ook so as kind, het Stefan saggies opgemerk. Skaam in die begin, maar daarna was daar geen keer aan jou nie. Annelie het geglimlag met die herinnering. En jy was die avontuurlustige seun wat my oortuig het om in die hoogste bome te klim. Stefan se oë het in verre herinneringe verdwaal. Die mangeboom in my ouma se agterplaas. Ons het gedink ons kon die hele wêreld van daarbo af sien. En op 'n manier kon ons, het Annelie geantwoord. Ons wêreld ten minste. Daardie middag, terwyl die kinders die tuin verken het, het Lian skielik gestop en sy hand na sy bors geneem. Lienke, wat besef het iets is fout, het gehardloop om die volwassenes te roep. Mama. Oom Stefan. Lian voel nie lekker nie. Annelie en Stefan het na die tuin gehaas. Lian het op die gras gesit en met moeite asem gehaal. Annelie het onmiddellik 'n klein flessie medisyne uit haar sak gehaal en haar seun gehelp om dit te neem. Rustig, my lief. Asem stadig, soos Joubert geleer het, onthou jy. Lienke het die toneel met verskrikte oë dopgehou. Stefan het nader aan haar gekom en sy hand op haar skouer geplaas om haar gerus te stel. Hy sal oukei wees, prinses. Hy moet net 'n bietjie rus. Toe Lian kalmeer, het Stefan voorgestel dat hy in die gastekamer gaan rus. Versigtig het hy vir Reino, die bestuurder, opdrag gegee om die seun in sy arms tot daar te dra. Annelie het langs hom geloop en elke asemteug van haar seun gemonitor. In die gastekamer het Lian rustig gerus na die skrik in die tuin. Annelie het op die rand van die bed gesit en haar seun se hare saggies gestreel. Stefan het by die deur gewag, sy uitdrukking bekommerd. Hoe gaan dit met hom? Het hy in 'n lae stem gevra. Beter, het Annelie geantwoord. Die episodes word al hoe skaarser, maar dit gebeur nog steeds wanneer hy te opgewonde raak. Stefan het begrypend geknik. Hy moet bly en rus. As jy wil, kan jy die nag hier deurbring. Daar is genoeg plek. Ek wil nie pla nie, het Annelie geprotesteer. Dis geen moeite nie, het hy ferm geantwoord. Dis veiliger vir Lian om nou nie rond te beweeg nie. En Lienke is so opgewonde oor die geselskap. Asof om sy woorde te bevestig, het Lienke langs haar pa verskyn met 'n boek in haar hand. Kan ek vir Lian lees terwyl hy rus? Het sy skugter gevra. Dis die dinosaurusboek wat ons vroeër gekyk het. Annelie het 'n blik met Stefan gewissel en geglimlag. Ek dink hy sal baie daarvan hou, Lienke. Die meisie het die kamer binnegekom en haarself versigtig in die leunstoel langs die bed gemaklik gemaak. Lian het flou na sy nuwe vriendin geglimlag. Jy hoef nie hier te bly nie, het hy gesê. Dit gebeur soms. Ek is al gewoond daaraan. Ek wil bly, het Lienke met vasberadenheid geantwoord. Vriende sorg vir mekaar. Die manier waarop sy die woord vriender uitgespreek het, het Annelie se hart laat toetrek. Hierdie kind het waarskynlik min ware vriende gehad, het sy gedink. In die gang, toe hulle alleen was, het Stefan in 'n lae stem gepraat. Dit lyk of die kinders vinnig 'n band gevorm het. Ja, dis ongelooflik hoe hulle mekaar vind wanneer hulle mekaar nodig het. Stefan het vir 'n oomblik pynsend gelyk. Ek het 'n voorstel om te maak, het hy uiteindelik gesê. Maar ek wil graag in die kantoor daaroor praat. In die kantoor het Stefan sy stoel gemanoeuvreer om oorkant Annelie te wees, wat in die gewone leunstoel gaan sit het. Ek het onlangs 'n gesprek met my prokureur gehad, het hy begin, sy uitdrukking ernstig. Nadia het 'n nuwe aansoek ingedien om die bewaring van Lienke te hersien. Maar die besoek van gister het Annelie begin. Was 'n vertoning, het Stefan onderbreek. Sy is besig om 'n narratief te bou dat sy 'n teenwoordige en liefdevolle ma is wat net meer tyd met haar dogter wil hê. Die waarheid is heel anders. Stefan het sy posisie in die stoel aangepas, sigbaar ongemaklik met die onderwerp. Nadia eis 'n herevaluering van my toestande om vaderskap uit te oefen.
Sy beweer dat my fisiese en emosionele toestand my verhinder om Lienke behoorlik te versorg. Verontwaardiging het Annelie oorval. Dis absurd. Enigeen kan sien dat jy 'n toegewyde pa is. Vir die hof is dit nie so eenvoudig nie, het Stefan verduidelik. Veral wanneer sy insinueer dat ek episodes van emosionele onstabiliteit het en dat my weersin in menslike aanraking en skadelike omgewing vir 'n ontwikkelende kind skep. Annelie het haar bloed voel kook. Hoe kan sy jou trauma op daardie manier teen jou gebruik? Omdat sy presies weet waar om aan te val, het hy met bitterheid geantwoord. Sy ken al my swakpunte. Sy het immers gehelp om hulle te skep. Daar was 'n swaar stilte terwyl Stefan sy gedagtes georganiseer het. Wat my by die voorstel bring, het hy uiteindelik voortgegaan. My prokureur het voorgestel dat dit voordelig sou wees om te wys dat Lienke 'n stabiele en gesonde gesinsomgewing het, met geleenthede vir gepaste sosialisering. Hy het 'n pouse geneem, asof hy sy eie woorde evalueer. Ek wil graag weet of jy en Lian die moontlikheid sal oorweeg om hierheen te trek. Tydelik, natuurlik. Totdat die saak opgelos is. Die voorstel het Annelie heeltemal onkant betrap. Hierheen trek? Maar hoe sal dit help? As jy jou eie familie hier het, is dit duidelik dat jy net 'n werknemer is, nee. Hy het gehuiwer, ongemaklik. 'n Vrou met bymotiewe nie. Het Annelie voltooi en die insinuasie verstaan. Presies, het Stefan bevestig. Nadia versprei gerugte dat ek romanties betrokke raak by huishulpe en 'n onvanpaste omgewing vir Lienke skep. Dis belaglik, het Annelie geprotesteer. Dis manipulasie, het hy haar reggestel. Nadia probeer 'n narratief skep wat my onstabiel en ongeskik as pa laat lyk. Annelie het die voorstel oorweeg en die voor- en nadele opgeweeg. Lian en ek woon in 'n klein huurwoonstel, het sy pynsend gesê. Dit sou nader wees aan die hospitaal waar hy opvolgbehandeling kry. En Lienke hou duidelik van hom, en Lienke toon selde entoesiasme vir enige nuwe persoon, het Stefan bygevoeg. Daar is iets aan jou seun, miskien die feit dat hy ook fisiese beperkings het. Hulle het op 'n manier verbind wat ek nog nie voorheen gesien het nie. Annelie het gehuiwer, steeds onseker. Ek sou jou en jou seun nie net gebruik nie, het Stefan verseker en haar huiwering opgemerk. Julle sou 'n volledige woonstel op die tweede verdieping hê met 'n aparte ingang. Lian sou toegang hê tot die biblioteek, die binnenshuise, verhitte swembad, wat voordelig kan wees vir sy toestand, volgens my dokter. En ek sou al sy mediese uitgawes dek, dis baie vrygewig, het Annelie geantwoord, opreg verbaas. Dis nie vrygewigheid nie, het Stefan reggestel. Dis 'n billike ruil. Jy help my om my dogter by my te hou, en ek bied beter omstandighede vir jou seun. Die praktiese aard van die voorstel was onmiskenbaar. Die nabyheid aan die hospitaal, die ruim omgewing, die toegang tot hulpbronne wat sy nooit op haar eie vir Lian kon bied nie. Tog het Annelie gehuiwer. En wanneer die saak verby is, wat gebeur dan? Iets het deur Stefan se oë geflits, 'n skaduwee van kwesbaarheid wat vinnig onderdruk is. Ons kan dit bespreek wanneer die tyd aanbreek. Vir nou sou dit 'n tydelike reëling wees, sonder langtermynverpligtinge. Annelie het stadig geknik. Ek moet dink. En ook met Lian praat. Dis 'n belangrike besluit. Natuurlik, het Stefan saamgestem. Neem die tyd wat jy nodig het. Maar die voorlopige hofsitting is oor 2 weke, so. Ek verstaan, het Annelie gesê. Ek sal teen Maandag 'n antwoord gee. Toe sy terugkeer na die kamer waar Lian gerus het, het Annelie 'n toneel gevind wat haar hart verwarm het. Lienke het haarself op die bed langs die seun gemaklik gemaak, en albei het rustig geslaap, die dinosaurusboek oop tussen hulle. Mevrou Elna, wat gekom het om haar kleindogter te besoek, het die toneel van die deur af dopgehou. Hulle lyk soos engeltjies, het die dame in 'n lae stem opgemerk. Ja, hulle lyk so, het Annelie met 'n glimlag saamgestem. Lienke maak nie maklik vriende nie, het mevrou Elna voortgegaan. Sy is altyd op die verdediging en verwag om seergemaak te word, soos toe haar ma haar verlaat het. Die dame het 'n skerpsinnige kyk na Annelie gegee. Jou seun moet spesiaal wees om haar so vinnig te wen. Lian het 'n manier met mense, het Annelie geantwoord. Veral die wat, soos hy, weet wat dit is om uitdagings die hoof te bied. Mevrou Elna het pynsend geglimlag. Jy weet, sedert jy hier aangekom het ek veranderinge in hierdie huis opgemerk. Klein, maar betekenisvol. Lienke is meer opgewek.
Selfs Stefan lyk minder rigied. Ek glo die teenwoordigheid van 'n kind soos Luan bring 'n ander energie, het Annelie voorgestel, en vir my om enige persoonlike krediet te neem. Dis nie net dit nie, het mevrou Elna gesê en Annelie intens aangekyk. Daar is iets aan jou wat hierdie familie raak. Asof jy op een of ander manier reeds deel daarvan is. Annelie het haar hart voel klop en die belofte onthou wat sy aan Stefan gemaak het om nooit hul gedeelde verlede te noem nie. Ek doen net my werk, mevrou. Miskien het mevrou Elna met 'n enigmatiese glimlag geantwoord. Of miskien is dit die noodlot wat terugbring wat nog altyd aan hierdie plek behoort het. Voordat Annelie kon antwoord, het Lienke op die bed beweeg en haar slaperige oë oopgemaak. Ouma, het sy in 'n lae stem geroep, versigtig om Lia nie wakker te maak nie. Jy het vandag vroeër gekom. Ek het kom kyk hoe dit met my gunsteling kleindogter gaan, het mevrou Elna geantwoord en nader aan die bed gekom. En dit lyk of ek jou met 'n nuwe vriend gevind het. Dis Luan, jou seun, het Lienke verduidelik, die bynaam wat natuurlik uitgekom het. Hy het 'n spesiale hart, daarom moet hy soms meer rus. Soos jou pa 'n spesiale stoel nodig het om rond te beweeg, het mevrou Elna voltooi en betekenisvol na Annelie gekyk. Ja, het Lienke uitgeroep, asof sy pas 'n belangrike verband gelê het. Dis wat Lian vir my gesê het. Dat verskillende mense verskillende maniere het om dinge te doen, maar dit maak hulle nie minder spesiaal nie. Annelie het haar oë vol skiet met die eenvoudige wysheid van die kind. Jou vriend Luan klink baie intelligent, het mevrou Elna opgemerk en haar kleindogter se hare gestreel. Hy is, het Lienke met entoesiasme bevestig. Hy weet alles van sterre en dinosourusse. En hy gee nie omdat my pa nie sokker kan speel of my in sy arms kan optil soos my vriende by die skool se paas nie. Op daardie oomblik het Luan stadig wakker geword, verward geknip toe hy die kamer vol mense sien. Mamma, het hy geroep en na Annelie gesoek. Ek is hier, my lief, het sy geantwoord en nader gekom. Hoe voel jy? Beter, het hy gesê en sy bril reggestel wat skeef op sy gesig was. Ek dink ek het geslaap. Ek het ook geslaap, het Lienke met 'n laggie gebieg. Ons was besig om na die Argentinosaurus te kyk toe ons vaak geword het. Dis die grootste dinosaurus wat ooit bestaan het Luan vir mevrou Elna verduidelik, wat geglimlag het oor die seun se entoesiasme. By aandete daardie aand was Luan genoegsaam herstel om by almal aan tafel aan te sluit. Stefan, Lienke, Annelie, Luan en mevrou Elna het die ete gedeel in 'n verrassend ligte atmosfeer vir die Here se standaarde. Luan en Lienke het lewendig gesels met die natuurlikheid van jarelange vriende. Mevrou Elna het die interaksie van die kinders met duidelike goedkeuring dopgehou. Stefan, op sy beurt, het meer ontspanne gelyk as wat Annelie hom ooit gesien het sedert sy daar begin werk het. Luan het my vertel julle woon in Bilville, het mevrou Elna tydens nagereg opgemerk. Dis 'n bekoorlike buurt, maar ek kan my voorstel die verkeer tot hier is ingewikkeld. Ja, dit neem amper 2 uur met openbare vervoer, het Annelie bevestig. Maar dit is die moeite werd vir die werk. Dit moet moeilik wees vir jou om so lank van jou seun af weg te wees. Dit is, ja, het Annelie erken. Veral met sy toestand. Maar ek het 'n baie hulpvaardige buurvrou wat na hom kyk wanneer ek werk. Stefan het iets genoem oor julle wat dalk tydelik hierheen trek, het mevrou Elna terloops gesê. Annelie het 'n vinnige kyk na Stefan gegee, wat sy uitdrukking neutraal gehou het. Ons oorweeg die moontlikheid, het sy versigtig geantwoord. Dit sal wonderlik wees. Het Lienke uitgeroep, haar oë blink van entoesiasme. Luan kan elke dag die swembad gebruik. Het sy dokter nie gesê swem is goed vir die hart nie? Ja, dit help regtig, het Luan skugter bevestig. Maar ek wil nie moeite maak nie, watter moeite? Het mevrou Elna met 'n warm glimlag onderbreek. Hierdie huis is te groot vir so min mense. Bietjie meer lewe hier sal 'n seën wees. Na aandete, toe mevrou Elna gereed gemaak het om te vertrek, het sy Annelie na 'n afgesonderde hoek van die kamer geroep. Ek weet nie presies wat tussen jou en my seun aangaan nie, het die dame in 'n lae stem gesê. Maar ek merk dat daar iets meer is as 'n eenvoudige professionele verhouding. Iets uit die verlede, miskien. Annelie het gehuiwer, verdeel tussen die belofte aan Stefan en die besef dat mevrou Elna reeds haar eie vermoedens gehad het. Ek het die seun lank gelede ontmoet, het sy uiteindelik erken. Toe ons kinders was. Maar hy verkies om dit privaat te hou en ek respekteer sy wens.
Mevrou Elna het geknik, asof sy iets bevestig wat sy reeds vermoed het. Ek het gedink ek herken jou van iewers. Jy was die meisie uit die buurt wat altyd saam met Stefanus by my ma se huis kom speel het. Die een wat saam met hom in die bome geklim het. Die gebruik van Stefan se volle naam, Stefanus, het vir Annelie bevestig dat mevrou Elna regtig onthou het. Ja, dit was ek, het sy gebieg en 'n vreemde verligting gevoel om dit uiteindelik te erken. Die lewe het vreemde draaie, het die dame peinsend opgemerk. Van al die mense wat hierdie huis kon binnekom, was dit juis jy. Ek glo nie in toeval nie, Annelie. Ek glo in 'n doel. Voordat Annelie kon antwoord, het mevrou Elna voortgegaan. My seun het deur verskriklike dinge gegaan. Dit was nie net die ongeluk wat hom in daardie stoel gelaat het nie. Dit was die verraad wat daarna gekom het. Die manier waarop Nadia sy gevoelens gemanipuleer het, hoe sy kwesbaarheid teen hom gebruik het. Hy het iets daaroor genoem, het Annelie versigtig gesê. Genoem. Mevrou Elna het opreg verbaas gelyk. Dis onverwags. Stefan praat selde oor wat gebeur het. Die dame het 'n bietjie nader gekom en haar stem nog laer laat sak. Na die ongeluk was Nadia altyd aan sy sy in die hospitaal. Dag en nag onvermoeid. Sy het gelyk soos die perfekte voorbeeld van 'n toegewyde vrou. Stefan het geglo dit was ware liefde, dankbaarheid dat sy hom nie na die verlamming verlaat het nie. Mevrou Elna het 'n pouse geneem, asof die herlewing van daardie herinneringe pynlik was. Een aand toe hy reeds tuis aan die herstel was, het Stefan na die kombuis gegaan om water te kry. Hy het stemme in Nadia se kamer gehoor. Sy was saam met 'n ander man. Hy het haar gekonfronteer en weet jy wat sy gesê het? Annelie het haar kop geskud met 'n knop in haar keel. Sy het gesê hy kon nie meer die man wees wat sy nodig gehad het nie, en dat sy die reg gehad het om bevrediging elders te soek. Asof hy net 'n gebreekte voorwerp was wat nie meer haar doel gedien het nie. Die verontwaardiging in mevrou Elna se stem was tasbaar. In die maande daarna het ons ontdek dat sy geld uit die maatskappy gesteel het, sy handtekening op belangrike dokumente vervals het, en beplan het om bewaring van linke te kry net om toegang te kry tot die erfenis wat my ma vir die meisie nagelaat het. Dis verskriklik, het Annelie gemompel, opreg geskok. Dit was verwoestend vir hom, het mevrou Elna bevestig. Elke aanraking wat hy tydens sy herstel ontvang het, was 'n leuen. Elke liefkosing, elke hulp, alles was manipulasie en verraad. Daarom kan hy nie nou aangeraak word nie. Sy brein assosieer enige fisiese kontak met leuns en manipulasie. Annelie het 'n vlaag van deernis deur haar liggaam gevoel. Ek het nie geweet dit was so diep nie, het sy erken. Min mense weet, het mevrou Elna geantwoord. Stefan het daarin geslaag om Nadia se bedrog te bewys en haar te verhinder om linke te neem, maar die trauma het gebly. Die dame het Annelie se hande tussen hare geneem. Ek sien hoe hy na jou kyk, Annelie. Hoe iets binne in hom iets in jou herken. Miskien 'n echo van die verlede, van die tyd toe hy nog geweet het hoe om te vertrou. Ek weet nie of ek hom kan help nie, het Annelie gebieg. Hy het soveel mure gebou, mure kan afgebreek word, het mevrou Elna met 'n sagte glimlag geantwoord. Of geklim word. Jy was goed met klim. Op maandagoggend het Annelie Stefan se kantoor binnegegaan met haar besluit geneem. Die naweek saam met Luan in die herehuis was openbarend, nie net vanweë die band wat die seun met Lienke gevorm het nie, maar ook vanweë die subtiele verandering in die atmosfeer van die huis. Daar was meer gelag, meer ligtheid, asof die teenwoordigheid van die kinders nuwe lewe in daardie voorheen so formele omgewing geblaas het. Goeiemôre, het sy gegroet, nadat sy liggies aan die oop deur geklop het. Stefan het opgekyk van die dokumente wat hy bestudeer het. Goeiemôre, Annelie. Kom binne asseblief. Sy het op die stoel voor die lesenaar gaan sit, haar hande op haar skoot rustend in 'n gebaar wat haar senuweeagtigheid verraai het. Ek het oor u voorstel gedink, het sy begin. Ek het ook met Luan gepraat. En wat was die gevolgtrekking? Het Stefan gevra, sy toon neutraal gehou, alhoewel Annelie die spanning in sy blik kon sien. Ons aanvaar, het sy eenvoudig geantwoord. Ek glo dit sal vir almal voordelig wees. Luan is mal oor Lienke en die nabyheid aan die hospitaal sal vir ons 'n belangrike voordeel wees. Iets soos verligting het oor Stefan se gesig geflits. Ek is tevrede met jou besluit, het hy formeel gesê, maar toe sy toon versag. Luan is 'n wonderlike seun. Lienke het sedert gister nie opgehou om oor hom te praat nie.
Sy het ook 'n baie positiewe indruk op hom gemaak, het Annelie geglimlag. Vanoggend het hy my gevra wanneer hy weer sy nuwe beste vriendinne kan sien. Stefan het tevrede geknik. Magda is reeds besig om die woonstel op die tweede verdieping vir julle voor te berei. Dit is heeltemal onafhanklik met 'n aparte ingang. Julle sal al die nodige privaatheid hê. Dankie, Annelie het haarself onderbreek en vinnig reggestel. Meneer de Villiers. 'n vreemde stilte het tussen hulle ingetree. Vir 'n oomblik het dit gelyk of Stefan iets meer wou sê. In plaas daarvan het hy net geknik en sy aandag op die dokumente teruggekeer. Die bestuurder sal tot jou beskikking wees om jou besittings te gaan haal. Dit sal goed wees as jy teen Woensdag kan intrek. Die voorlopige hofsitting is Vrydag. Ons sal gereed wees, het Annelie verseker en opgestaan om te vertrek. Toe sy die deur bereik, het Stefan se stem haar gestop. Annelie. Sy het omgedraai en sy blik ontmoet. As jy wil wanneer ons alleen is, kan jy my Stefan noem. Dit was 'n klein toegewing, maar vir Annelie het dit 'n enorme opening verteenwoordig. Dankie, Stefan. 2 dae later was Annelie en Leon amptelik in die woonstel binne die De Villiers herrehuis ingetrek. Die ruimte was groter en luukser as enige plek waar hulle voorheen gewoon het, met 2 ruim slaapkamers, 'n sitkamer, 'n oopplan kombuis en selfs 'n klein balkon met 'n uitsig oor die tuin. Lienke was verheug oor die verandering en het voortdurend redes uitgedink om die vriende se woonstel, soos sy dit genoem het, te besoek. Die kinders het vinnig hul eie roetine ontwikkel, hulle het na skool saam gestudeer, met Leon wat Lienke met wiskunde en wetenskap gehelp het, en Lienke wat Leon met Afrikaans en geskiedenis bygestaan het. En net meer as 'n week het die dinamika van die herrehuis heeltemal verander. Die etes, voorheen stil en formeel, het oomblikke van lewendige gesprek geword, met die kinders wat hul ontdekkings en lesse van die dag gedeel het. Stefan, wat aanvanklik 'n versigtige afstand gehou het, het subtiele tekens van verandering begin toon. Annelie het hom af en toe betrap waar hy glimlag oor die stories wat die kinders vertel of sigbaar ontspan in die teenwoordigheid van haar seun. Een middag, terwyl Annelie 'n paar dokumente in Stefan se kantoor georganiseer het, het Helena Botha, die prokureur, opgedaag om die finale besonderhede voor die hofsitting te bespreek. Die getuienis is gereed, het Helena ingelig, 'n elegante middeljarige vrou met skerpsinnige oë. Die skoolhoof van Lienke se skool het bevestig dat sy die afgelope paar weke beduidende verbeterings in haar sosiale gedrag opgemerk het. Die pediater sal ook getuig oor die gesonde omgewing wat jy bied. Stefan het tevrede geknik. En wat van die situasie met Annelie en haar seun? Helena het vol vertroue geglimlag. Perfek. Dit toon duidelik dat jy 'n stabiele gesinsomgewing vir Lienke bied, met gepaste geleenthede vir sosialisering. Die teenwoordigheid van Leon, 'n kind met spesifieke mediese behoeftes wat duidelik onder jou sorg floreer, versterk net ons argument. Annelie, wat probeer het om diskreet te wees terwyl sy 'n nabygeleë rak georganiseer het, het ongemaklik gevoel met die gesprek. Alhoewel sy die strategiese noodsaaklikheid verstaan het, het sy nie daarvan gehou om aan Leon te dink as 'n argumente in 'n regsproses nie. Sal Annelie by die hofsitting teenwoordig wees? Het Helena gevra en haar teenwoordigheid opgemerk. Ja, het Stefan geantwoord. Sy sal getuig oor Lienke se roetine en haar welstand hier by die huis. Helena het tevrede geknik. Uitstekend. Haar perspektief as 'n werknemer wat daagliks met die kind saamleef, sal waardevol wees. Toe die prokureur vertrek het, het Stefan Annelie se ongemaklike uitdrukking opgemerk. Pla iets jou. Annelie het gehuiwer, onseker of sy haar gedagtes moes uitspreek. Jy kan vryheid praat, het hy haar aangemoedig. Dis net vreemd om te hoor hoe mense oor my seun praat, asof hy 'n stuk op 'n skaakbord is, het sy uiteindelik erken. Stefan was vir 'n oomblik stil en het haar woorde oorweeg. Ek verstaan jou ongemak, het hy uiteindelik gesê. En ek vra om verskoning as dit ongevoelig geklink het. Maar ek moet elke beskikbare hulpmiddel gebruik om my dogter by my te hou. Ek weet, het Annelie saggies geantwoord. En ek ondersteun dit ten volle. Dis net soms moeilik om die professionele van die persoonlike in hierdie situasie te skei. Vir my ook, het Stefan gebieg en haar verras. Soms vergeet ek dat jy hoofsaaklik hier is as my werknemer. Daardie bekentenis het in die lig tussen hulle gehang, gelaai met onuitgesproke implikasies. Op die oggend van die hofsitting was die herehuis 'n muurnes van bedrywighede. Magda het Lienke gehelp om 'n donkerblou uitrusting aan te trek wat haar soos 'n klein sakevrou laat lyk het.
Stefan, onberispelik in sy donker pak, het dokumente saam met Helena in die sitkamer nagegaan. Annelie, geklee in die mees formele van haar min uitrustings, het probeer om kalm te bly terwyl sy haarself voorberei het vir haar rol in die hof. Luan sou by mevrou Elna bly, wat spesiaal gekom het om na die kinders te kyk tydens die hofsitting. Jy is senuweeagtig, het Stefan opgemerk toe hy haar in die kombuis kry, waar sy 'n koppie koffie gedrink het. 'n Bietjie, het sy erken. Ek was nog nooit voorheen in 'n hof nie. Wees net eerlik, het hy haar aangeraai. Vertel wat jy elke dag sien, 'n gelukkige meisie in 'n liefdevolle huis. Dit sal ek doen, het Annelie beloof. Die Hooggeregshof in Kaapstad het respek afgedwing met sy imposante argitektuur. Binne die hofsaal was die atmosfeer formeel onderdrukkend. Annelie het 'n paar banke agter Stefan en Helena gaan sit en senuweeagtig toegekyk terwyl mense in en uit beweeg het. Toe Nadia aankom, was die impak onmiddellik. Geklee asof sy by 'n fotosessie was, met 'n elegante en diskrete roomkleurige uitrusting wat toegewyde ma geskreeu het sy ingekom vergesel van haar prokureur, 'n man met 'n streng voorkoms. Haar oë het vir 'n kort oomblik Annelie ontmoet en 'n koue glimlag het oor haar lippe gespeel. Daar was iets berekends in daardie blik wat Annelie laat sidder het. Die regter, 'n middeljarige vrou met 'n streng uitdrukking, het die saal binnegekom en almal het uit respek opgestaan. Die hofsitting het met die formele voorstellings begin. Helena het Stefan se saak met kliniese presisie uiteengesit en sy toewyding as pa, die stabiele en liefdevolle omgewing wat hy bied en die beduidende verbetering in Lienke se ontwikkeling sedert die bewaring vasgestel is, beklemtoon. Nadia se prokureur, Meneer Mendes, het ewe oortuigende argumente aangevoer, alhoewel gelaai met insinuasies. My kliënt wil slegs groter kontak met haar dogter hê, het hy geargumenteer. Meneer De Villiers se fisiese en emosionele toestand, alhoewel dit nie sy skuld is nie, beperk natuurlik sy vermoë om sekere ervarings te bied wat noodsaaklik is vir kinderontwikkeling. Stefan het sy uitdrukking onveranderd gehou, maar Annelie kon die spanning in sy houding sien. Die eerste getuie wat geroep is, was Lienke se skoolhoof, wat die verbeterings in die meisie se sosiale gedrag bevestig het. Lienke was nog altyd 'n voorbeeldige akademiese leerling, het die skoolhoof verduidelik. Maar die afgelope paar maande het ons 'n beduidende sosiale openheid opgemerk. Sy is meer deelnemend, meer gewillig om met haar klasmaats te kommunikeer. En waaraan skryf u hierdie verandering toe? Het Helena gevra. Aan die gesinsomgewing, sonder twyfel, het die skoolhoof geantwoord. Lienke noem gereeld die aktiwiteite wat sy saam met haar pa en haar nuwe vriend, Luan, doen. Toe Lienke se pediater geroep is, het sy getuienis dieselfde lyn gevolg en die gesonde ontwikkeling van die kind en die geskikte omgewing wat deur Stefan gebied word, beklemtoon. Meneer Mendes was egter skerp in sy kruisondervraging. Dokter, glo u dat 'n ontwikkelende kind gepaste fisiese kontak benodig vir 'n gesonde emosionele ontwikkeling? Beslis, het die dokter geantwoord. Aanraking is belangrik vir kinderontwikkeling. En is u bewus daarvan dat meneer De Villiers aan 'n toestand ly wat hom verhinder om fisiese kontak in die meeste situasies te verdra? Helena het onmiddellik opgestaan. Beswaar. Die vraag karakteriseer my kliënt se toestand verkeerlik. Ek sal herformuleer, het meneer Mendes toegegee. Is u bewus daarvan dat meneer De Villiers beduidende probleme met fisiese kontak ondervind? Ek is bewus van sekere beperkings, het die pediater erken. Maar ek neem ook effektiewe kompensasies waar. Meneer De Villiers toon liefde en ondersteuning op ander, ewe geldige maniere. Toe dit Annelie se beurt was om te getuig, het sy haar maag voel toetrek. Sy het op die aangeduide stoel gaan sit, die formele eed afgelê, en Helena se vrae met die grootste moontlike eerlikheid beantwoord. Hoe sou u die huislike omgewing in meneer De Villiers se huis beskryf? Gestruktureerd, veilig en liefdevol, het Annelie geantwoord. Lienke het 'n konsekwente roetine, ontvang al die nodige ondersteuning vir haar studies en aktiwiteite en word duidelik baie deur haar pa liefgehê. En hoe reageer Lienke op hierdie omgewing? Baie goed. Sy is 'n gelukkige, nuuskierige en emosioneel stabiele kind, met inagneming van alles wat sy deurgemaak het. Helena het geglimlag, tevrede met die antwoorde. Ek het geen verdere vrae nie, u edele. Meneer Mendes het opgestaan vir die kruisondervraging, sy berekende oë wat Annelie bestudeer. Juffrou Marais, hoe lank werk u al vir meneer De Villiers? Ongeveer 'n maand. 'n Maand, het hy met klem herhaal. En in so 'n kort tydjie het u en die seun reeds na sy woning verhuis.
Dit lyk na 'n ongewone reëling vir 'n eenvoudige huishulp, dink u nie? Annelie het haar hart vol klop. Dit was 'n praktiese reëling. My seun het 'n harttoestand wat gereelde mediese opvolg vereis. Die herehuis is nader aan die gespesialiseerde hospitaal. Ek verstaan, het die prokureur geantwoord met 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie. En hierdie reëling het absoluut niks te doen met enige persoonlike verhouding tussen u en meneer De Villiers nie. Beswaar. Het Helena weer opgestaan. Onvanpaste insinuasie sonder grondslag. Ek sal herformuleer, het meneer Mendes toegegee. Juffrou Marais handhaaf u en meneer De Villiers 'n streng professionele verhouding. Annelie het vir 'n breekdeel van 'n sekonde gehuiwer en gedink aan die kindervriendskap wat hulle gedeel het, die oomblikke van verbintenis wat hulle die afgelope weke ervaar het. Ja, het sy uiteindelik geantwoord. Ons verhouding is professioneel. Het u meneer De Villiers geken voordat u vir hom begin werk het? Annelie se hart het gejaag. Sy het vir Stefan beloof om die verlede geheim te hou, maar sy was onder eed. Ek het meneer De Villiers vlugtig geken toe ons kinders was, het sy erken. Ons families het dieselfde buurt besoek. 'n Gemompel het deur die saal gegaan. Helena het verbaas gelyk en Stefan het 'n gespanne uitdrukking gehad. Interessant, het meneer Mendes met valse terloopsheid opgemerk. En het hy hierdie feit genoem toe hy vir die werk aansoek gedoen het. Ek het meneer De Villiers nie onmiddellik herken nie, het Annelie verduidelik. Dit was meer as 20 jaar gelede. En toe u hierdie vorige verbintenis onthou het, het u werkgewer ingelig oor die moontlike botsing van belange. Ek het nie gedink daar was 'n konflik nie, het Annelie geantwoord en probeer om kalm te bly. Dit was 'n kortstondige kindervriendskap, dekades gelede. Meneer Mendes het geglimlag soos 'n roofdier wat pas sy prooi vasgekeer het. Juffrou Marais, is u bewus daarvan dat lieg onder eed my niet uitmaak? Ek lieg nie, het Annelie ferm gesê. Laat my dan toe om direk te wees, het die prokureur voortgegaan. Is u en meneer De Villiers nie tans betrokke in 'n romantiese verhouding wat u geheim hou om hierdie bewaringsproses te beïnvloed nie? Absoluut nie, het Annelie geantwoord en direk na die regter gekyk. Ek werk vir meneer De Villiers en het groot respek vir hom as werkgewer en as pa. My seun en sy dogter het vriende geword, wat albei kinders bevoordeel. Daar is niks onvanpas in ons reëling nie. Toe die ondervraging eindig, het Annelie emosioneel uitgeput gevoel. Sy het na haar plek teruggekeer en vir my om direk na Stefan te kyk, uit vrees vir wat sy in sy oë sou vind na die onthulling van hul gemeenskaplike verlede. Nadia was die laaste om te getuig, en haar vertoning was indrukwekkend. Met versigtig beheerste trane en 'n gebroke stem van emosie, het sy beskryf hoe sy haar dogter mis en hoe sy net 'n tweede kans wou hê om die ma te wees wat Lienke verdien. Ek het foute gemaak, het sy erken in 'n vertoon van oënskynlike opregtheid. Maar wie maak nie? Ek vra net vir die geleentheid om myself te verlos, om 'n betekenisvolle verhouding met my dogter te bou. Toe sy oor die verlating ondervra is, het Nadia 'n versigtig geredigeerde weergawe van die gebeure aangebied. Ek het deur 'n ernstige depressie gegaan na Stefan se ongeluk, het sy verduidelik. Ek was nie emosioneel in staat om op daardie oomblik vir 'n kind te sorg nie. Om weg te gaan was die moeilikste en pynlikste besluit van my lewe, maar ek het geglo dit was die beste vir Lienke. Dit was so 'n verdraaide weergawe van die waarheid dat Annelie haarself moes beheer om nie hoorbaar te protesteer nie. En wat van die beweringe van finansiële bedrog? Het Helena tydens die kruisondervraging gevra. Administratiewe misverstande, het Nadia met 'n elegante skouerophaling geantwoord. Stefan het deur 'n moeilike tyd gegaan en normale besigheidssituasies verkeerd geïnterpreteer. Aan die einde van die hofsitting het die regter aangekondig dat sy al die getuienis sou oorweeg en haar beslissing volgende week sou uitreik. Intussen bly die huidige bewaringsreëling onveranderd, het sy verklaar. Op pad terug na die herehuis was die stilte in die motor tasbaar. Helena het direk na haar kantoor vertrek en beloof om te bel sodra sy nuus het. Stefan en Annelie het vir my om na mekaar te kyk, elkeen verlore in hul eie gedagtes. Dit was Stefan wat uiteindelik die stilte verbreek het. Jy het van ons verlede vertel, het hy gesê, nie as 'n beskuldiging nie, maar as 'n waarneming. Ek was onder eed, het Annelie verduidelik. Om te lieg kon jou saak benadeel het. Stefan het stadig geknik. Jy het die regte ding gedoen, het hy erken en haar verras. Ek het net nie verwag dat dit op daardie manier sou uitkom nie. Ek is jammer as ek dinge bemoeilik het.
Jy het nie, het hy geantwoord en deur die venster na die stad gekyk wat verbygaan. Nadia was reeds besig om die narratief oor 'n beweerde verhouding tussen ons te bou. Om die waarheid te erken was waarskynlik die beste strategie. Toe hulle by die herehuis aankom, het mevrou Elna en die kinders hulle angstig ingewag. Hoe was dit? Het die dame gevra terwyl Lian en Lienke met aandagtige oë toegekyk het. Dit het verloop soos verwag, het Stefan geantwoord, sonder om voor die kinders in detail in te gaan. Die regter sal volgende week besluit. Lienke het huiwerig nader aan haar pa gekom. Gaan ek by mamma moet gaan woon? Die kwesbaarheid in haar stem het Annelie se hart gebreek. Nee, prinses, het Stefan verseker, sy stem versag. Ons doen alles wat ons kan sodat jy hier kan bly waar jou huis is. Daardie aand, nadat die kinders aan die slaap geraak het, het Annelie vir Stefan op die stoep gekry, terwyl hy na die tuin gekyk het wat slegs deur die maan en 'n paar dekoratiewe ligte verlig is. Kan ek by jou aansluit? Het sy gevra. Stefan het geknik en na die stoel langsaan gewys. Vir 'n paar minute het hulle in stilte gesit en net die rustigheid van die nag geabsorbeer. Dankie, het hy uiteindelik gesê. Waarvoor? Dat jy vandag my familie verdedig het, het Stefan geantwoord. Dat jy die waarheid vertel het, selfs toe dit moeilik was. Annelie het saggies geglimlag. Ek het net gesê wat ek elke dag hier sien. 'n onvolmaakte familie, miskien, maar werklik en liefdevol. Stefan het omgedraai om haar aan te kyk, die maanlig wat in sy oë weerkaats. Ons vorm 'n vreemde familie, het hy met 'n seldsame glimlag opgemerk. 'n Getraumatiseerde sakeman, 'n huishulp en 2 buitengewone kinders. Die beste families is die wat ons bou, nie die wat ons erf nie, het Annelie geantwoord, en iets onthou wat haar eie ma altyd gesê het. Weet jy wat Lienke vandag vir my gesê het, voor sy gaan slaap het? Het Stefan gevra. Dat sy wens jy en Lian vir altyd sal bly, nie net tot die einde van die saak nie. Annelie het haar hart voel klop. En wat het jy geantwoord? Dat wense soms waar word, het hy eenvoudig gesê. En ander kere moet ons nuwe maniere skep om gelukkig te wees. Die betekenis van daardie woorde het tussen hulle gehang soos 'n onuitgesproke belofte, moontlike toekoms wat net begin vorm aanneem het. Die dae wat op die hofsitting gevolg het, was 'n tyd van stil afwagting in die De Villiers herhuis. Die lewe het voortgegaan in sy gevestigde roetine, die kinders het skool toe gegaan, Stefan het in sy kantoor gewerk, Annelie het haar take verrig, maar daar was 'n onderliggende spanning, 'n wag wat soos 'n onsigbare wolk oor almal gehang het. Op 'n besonder sonnige middag het Annelie toesig gehou oor Lian en Lienke in die herehuis se binnenshuise swembad. Soos die dokter voorspel het, was swem uitstekend vir Lian se toestand. Na net 3 weke se gereelde oefening het sy uithou vermoë reeds sigbaar verbeter. Kyk, mamma, het Lian uitgeroep terwyl hy van die een kant van die swembad na die ander geswem het sonder om te rus. Ek het die hele end sonder om te stop gemaak. Ek sien, my lief, het Annelie geantwoord, die trots duidelik in haar stem. Jy is ongelooflik. Lienke het entoesiasties van die swembadrand afhande geklap, haar voete wat in die water geskit het. Nou is dit my beurt om jou rekord te probeer breek. Het sy aangekondig, haar swembril reggestel voordat sy ingeduik het. Annelie het die kinders met 'n glimlag dopgehou, verwonderd oor die transformasie van albei oor die afgelope paar weke. Lian, voorheen so ingetoe weens sy toestand, was nou meer selfversekerd, gewillig om aktiwiteite te probeer wat hom voorheen bang gemaak het. Lienke, op haar beurt, het daardie aura van vroeë volwassenheid en melankolie afgeskit en haarself uiteindelik toegelaat om op te tree soos die 7-jarige kind wat sy was. Stefan het by die ingang van die swembadaria verskyn en die toneel vir 'n oomblik dopgehou voordat hy homself bekend gemaak het. Annelie het sy teenwoordigheid opgemerk en gewaai en hom genooi om nader te kom. Julle geniet julself, so te sien, het hy opgemerk en die rolstoel tot by die rand van die swembad gemanoeuvreer. Papa, het Lienke uitgeroep en vinnig na hom toe geswem. Het jy gesien hoe goed Lian swem? En ek het ook verbeter. Ek het gesien, prinses, het Stefan geglimlag. Julle 2 word ware atlete. Lian, steeds in die water, het huiwerig na Stefan gekyk. Meneer De Villiers wil u nie saam met ons in die swembad kom nie. Die water is lekker warm. 'n ongemaklike stilte het op die onskuldige vraag gevolg. Annelie het haar mond oopgemaak om in te gryp, maar Stefan was vinniger. Ek sou daarvan gehou het, Lian, het hy met verrassende sagtheid geantwoord.
Maar ek het spesiale toerusting nodig om te swem, wat ons nie hier het nie. Watter soort toerusting? Het die seun gevra met opregte nuuskierigheid in sy stem. In plaas daarvan om geïrriteerd te raak oor die vraag, soos Annelie gevrees het Stefan die opregte belangstelling waardeer. Daar is 'n spesiale soort stoel vir die swembad, wat my sal help om veilig in die water te kom, het hy geduldig verduidelik. En ook aangepaste reddingsbaadjies vir mense met beperkte mobiliteit. En kan ons nie daardie toerusting koop nie? Het Lienke gevra entoesiasties oor die idee. Dit sal so lekker wees om saam met jou te swem, papa. Stefan het 'n blik met Annelie gewissel, iets wat tussen hulle deurgegaan het, 'n stil kommunikasie wat al hoe meer algemeen geword het. Miskien is dit 'n goeie idee, het hy geantwoord, tot almal se verbasing, insluitend sy eie. Ek sal daaroor navorsing doen. Die kinders het die antwoord gevier en met hernieuwde entoesiasme na hul waterspelletjies teruggekeer. Annelie het nader aan Stefan gekom en op 'n dekstoel naby sy stoel gaan sit. Sou jy dit regtig oorweeg? Het sy in 'n lae stem gevra. Stefan het sy dogter dopgehou terwyl sy in die water speel, 'n pynsende uitdrukking op sy gesig. Daardie toerusting bestaan, het hy geantwoord. My fisioterapeut het lank gelede hidroterapie voorgestel, maar ek het altyd geweier. As gevolg van die aanraking, het Annelie delikaat gevra en verwys na die trauma wat hom verhinder het om fisiese kontak te verdra. Gedeeltelik het Stefan erken, maar ook uit skaamte. Die idee om opgetel, hanteer in die water geplaas te word soos 'n voorwerp. Hy het nie die sin voltooi nie, maar Annelie het verstaan. Vir 'n man wat altyd onafhanklik was, was die behoefte aan hulp vir basiese aktiwiteite 'n konstante wond aan sy trots. Dit sou nie so wees nie, het sy saggies gesê. Dit sou net 'n aanpassing wees, soos Leon se bril of die draadjies wat Lienke binnekort sal kry. Gereedskap wat ons toelaat om te doen wat ons moet, op ons eie manier. Stefan het na haar gekyk met 'n uitdrukking wat sy nie heeltemal kon ontsyfer nie. Daar was dankbaarheid, maar ook iets dieper, meer kompleks. Jy het 'n eienaardige manier om dinge wat onmoontlik lyk, te vereenvoudig, het hy opgemerk. Miskien omdat niks regtig onmoontlik is nie, het sy met 'n klein glimlaggie geantwoord. Ons moet net ons eie pad vind. Daardie aand, nadat die kinders geslaap het Annelie vir Stefan in sy kantoor gevind, waar hy op webwerwe vir aangepaste swemtoerusting navigeer het. Hy het haar nie hoor inkom nie, verdiep in die beelde en beskrywings wat die skerm gevul het. Het jy al iets interessants gevind? Het sy gevra en haar teenwoordigheid aangekondig. Stefan het opgekyk, effens verbaas. Daar is meer opsies as wat ek gedink het hy geantwoord en na die skerm gewys. Stelsels wat nie soveel hantering vereis as wat ek gedink het nie. Annelie het nader gekom om beter te sien. Op die skerm was daar beelde van diskrete hidrauliese huisbakke wat mense met beperkte mobiliteit toegelaat het om met waardigheid en onafhanklikheid in en uit die water te kom. Dit lyk uitstekend, het sy opgemerk. En hulle is nie eers so indringend nie. Hulle is nie, het Stefan pynsend saamgestem. Ek dink dit kan werk. Iets in die manier waarop hy daardie woorde gesê het Annelie laat besef dat hulle nie net oor swembadtoerusting praat nie, maar oor iets groter, die moontlikheid dat Stefan homself oopstel vir nuwe ervarings, vir lewe buite die beperkings wat hy op homself geplaas het. Die kinders sal so gelukkig wees, het sy gesê en hom versigtig dopgehou. Dit sou nie net vir hulle wees nie, het Stefan erken. Ek mis die water. Die gevoel van ligtheid. Die vryheid. Daardie bekentenis, so eenvoudig en so diep, het Annelie geraak. Dit was selde dat Stefan erken het dat hy iets mis en begeerte erken het. Jy verdien daardie vryheid, het sy saggies gesê. Hulle oë het ontmoet en vir 'n oomblik het die lig tussen hulle gelaai gelyk met elektrisiteit. Stefan was die eerste wat weggekyk het en sy aandag op die skerm teruggekeer het. Ek sal die toerusting môre bestel, het hy besluit. Dit sal 'n paar weke neem om aan te kom en geïnstalleer te word, maar dit sal die wag werd wees, het Annelie voltooi. Die volgende dag het Helena se telefoonoproep die rustige roetine verbreek. Die regter se beslissing sou aan die einde van die middag aangekondig word en almal moes by die hof teenwoordig wees. Die nuus het die spanning teruggebring wat die afgelope paar dae afgeneem het. Tydens middagete het Lienke skaars aan haar kos geraak en senuweeagtig met haar vurk gespeel.
Stefan het probeer om sy kalmte te behou, maar Annelie het die tekens van angs opgemerk, die manier waarop hy elke paar minute na die horlosie gekyk het, hoe sy kakebeen gespanne geraak het wanneer hy gedink het niemand kyk nie. Alles sal regkom, het Annelie gesê toe hulle uiteindelik alleen in die kombuis was. Lienke is gelukkig hier. Die regter sal dit sien. Nadia is oortuigend, het Stefan geantwoord, die bekommernis duidelik in sy stem. En sy het die hulpbronne om die beste prokureurs te huur. Maar sy het nie die waarheid aan haar kant nie, het Annelie geargumenteer en instinktief haar hand op Stefan se geplaas. Dit was eers toe hy gespanne raak dat sy besef het wat sy gedoen het. Vinnig het sy haar hand verwyder, 'n verskoning wat op haar lippe gevorm het. Nee, het Stefan gesê en haar verras. Dis in orde. Om sy punt te bewys, het hy sy palm na bo gedraai in stil uitnodiging. Huiwerig het Annelie haar hand weer op syne geplaas. Hierdie keer het hy nie wegbeweeg nie, alhoewel sy die spanning in sy spiere kon voel, die moeite wat hy gedoen het om daardie eenvoudige kontak te aanvaar. Dankie, het hy eenvoudig gesê, sonder om presies te verduidelik waarvoor hy dankie sê. Miskien omdat sy daar was, miskien omdat sy sy perke sonder oordeel verstaan het, miskien omdat sy nie opgegee het nie. Die hof was daardie middag nog meer intimiderend. Die hofsaal was vol, buiten die direk betrokke partye was daar maatskaplike werkers, verteenwoordigers van Lienke se skool en selfs 'n paar verslaggewers, aangetrek deur Stefan se bekendheid in die sakewêreld. Nadia was reeds daar toe hulle aankom, onberispelik in 'n liggrys uitrusting wat die verantwoordelike ma geskreeu het. Toe sy Stefan sien, het sy koud geglimlag, vol vertroue in haar oorwinning. Die regter het ingekom en almal het opgestaan. Lienke, wat tussen Stefan en Annelie gesit het albei sy hande styf vasgehou en 'n klein sirkel van eenheid gevorm. Na deeglike oorweging van al die getuienis en bewyse wat voorgelê is, het die regter begin, haar formele stem wat in die stil saal weergalm, het hierdie hof tot beslissing gekom rakende die bewaring van die minderjarige Lienke de Villiers-Viljoen. Annelie kon voel hoe Lienke se handhare met krag druk. Aan die ander kant was Stefan roerloos, net sy oë wat die storm van emosies verraai het wat hy gevoel het. Dit is duidelik dat albei ouers die kind liefhet en haar welstand begeer, het die regter voortgegaan. Die hof moet egter primêr die beste belang van die minderjarige oorweeg, insluitend emosionele stabiliteit, kontinuïteit van sorg en gedemonstreerde ouerlike vermoë. Nadia het haarself in haar stoel reggeskuif, 'n klein glimlag van triomf wat op haar lippe begin vorm het. Met inagneming van al hierdie faktore, bepaal die hof dat die primêre bewaring van Lienke de Villiers-Viljoen by die vader, Stefan de Villiers, sal bly. 'n kollektiewe sug het deur die saal gegaan. Lienke het die hande wat sy vasgehou het, nog stywer gedruk. Stefan het sy oë kortliks toegemaak, verligting wat oor sy gewoonlik beheerste gesig gespoel het. Nietemin het die regter voortgegaan met erkenning van die kind se reg om 'n betekenisvolle verhouding met albei ouers te handhaaf, verleen hierdie hof aan die moeder, Nadia Viljoen, die reg op 2 weeklikse gesuperviseerde besoeke, aanvanklik in die gesinsomgewing van die vaderlike woning, wat sal ontwikkel tot ongesuperviseerde besoeke na 'n positiewe evaluering deur die maatskaplike diens. Nadia het skielik opgestaan en geprotesteer. "U edele, dit is heeltemal onregverdig. Ek word soos 'n misdadiger behandel, terwyl ek net by my dogter wil wees. Mef. Viljoen, beheer uself of u sal uit die saal verwyder word," het die regter streng gewaarsku. Hierdie beslissing is gebaseer op konkrete bewyse van vorige verlating en manipulerende gedrag van die kant. Die gesuperviseerde besoeke is 'n geleentheid om vertroue met u dogter te herbou, nie 'n straf nie. Nadia het weer gaan sit, haar woedende uitdrukking skaars bedwing. Na die volledige voorlesing van die beslissing, met al die besonderhede van die besoeke en ouerlike verantwoordelikhede, is die sessie beëindig. In die voorportaal van die hof, terwyl Stefan met Helena oor die volgende stappe gepraat het Nadia Annelie genader, wat saam met Lienke gewag het. "Geniet dit terwyl jy kan," het Nadia gefluister, haar plastiese glimlag in kontras met die koue in haar oë. "Dit is nie verby nie." Voordat Annelie kon antwoord, het Nadia na haar dogter gedraai. "Mamma is baie lief vir jou, liefie. Ons sal binnekort regtig saam wees." Met 'n vinnige soen op Lienke se voorkop het sy weggestap, haar houding hoogmoedig selfs in nederlaag. Op pad terug na die herehuis het Lienke op die agterste sitplek aan die slaap geraak, die emosionele stres wat uiteindelik sy tol geëis het. Stefan en Annelie het af en toe blikke deur die trispieël gewissel, 'n stil kommunikasie wat algemeen tussen hulle geword het. "Dis verby," het Annelie saggies gesê.
Vir nou, het Stefan geantwoord, steeds versigtig. Nadia gee nie maklik op nie. Maar ons het tyd gewen, het Annelie opgemerk. En die regter het deur haar manipulasies gesien. Stefan het geknik en deur die venster na die stad gekyk wat verbygaan. Ek sou dit nie sonder jou kon doen nie, het hy na 'n lang stilte gesê. Natuurlik sou jy, het Annelie geantwoord. Jy is 'n ongelooflike pa, Stefan. Enigeen kan dit sien. Dis nie so eenvoudig nie, het hy geargumenteer. Voordat jy en Luan gekom het, was hierdie huis net 'n plek om te woon. Dit was nie 'n tuiste nie. Daardie bekentenis, so opreg en kwesbaar, het Annelie diep geraak. Toe hulle by die herehuis aankom, is hulle deur Luan en mevrou Elna ontvang, angstig vernies. Stefan het die slapende Lienke na binne gedra, 'n prestasie wat weke tevore onmoontlik gelyk het, toe hy skaars enige fisiese kontak kon verdra. Ons het gewen, het Annelie aangekondig en haar seun omhels wat gehardloop het om haar te ontvang. Lienke gaan by haar pa bly. Ek het geweet. Het Luan gevier. Ek het vir ouma Elna gesê alles sal regkom. Mevrou Elna het geglimlag, trane van verligting in haar oë. Kom ons hou 'n klein viering, het sy voorgestel. Iets eenvoudig vir wanneer Lienke wakker word. Ure later, sittend aan die eetkamertafel versier met ballonne en 'n geïmproviseerde banier wat 'n gesin vir altyd gesê het Stefan 'n glas sap gelig, uit solidariteit met die kinders, wat nie champagne kon drink nie. Ek wil graag 'n huildronk instel, het hy aangekondig, sy blik wat oor die gesigte om die tafel gegaan het. Op familie. Nie net die waarin ons gebore is nie, maar die wat ons kies en saambou. Op familie. Het almal eensstemmig geantwoord, die glase wat in die middel van die tafel geklink het. Later daardie aand, toe die kinders reeds gaan slaap het en mevrou Elna na haar huis teruggekeer het, het Annelie vir Stefan op die stoep gevind, terwyl hy na die sterre gekyk het. Kan jy nie slaap nie? Het sy gevra en by hom aangesluit. Baie dinge op my gemoed, het hy erken. Verligting, dankbaarheid, bekommernis oor die toekoms, verstaanbaar, na so 'n intense dag. Hulle het vir 'n paar minute in stilte gesit en net die vrede van die nag geniet. Wat jy vandag in die hof gesê het, oor ons verhouding wat streng professioneel is, het Stefan begin, en haar verras. Dit was op daardie oomblik waar. Annelie het haar hart voel klop. En nou? Stefan het die stoel gedraai om haar direk aan te kyk. Nou is ek nie meer seker nie, het hy gebieg. En dit maak my banger as wat ek wil erken. Hoekom? Het Annelie saggies gevra. Want die laaste keer toe ek vertrou het, toe ek myself toegelaat het om kwesbaar te wees, ek is nie so sy nie, Stefan, het Annelie saggies onderbreek. Ek sal nooit wees nie. Ek weet, het hy geantwoord. Rasioneel weet ek dit. Maar daar is 'n deel van my wat nog steeds paniek voel by die gedagte om iemand naby te laat kom, het sy begrypend voltooi. Stefan het geknik, dankbaar vir haar begrip. Toe jy vandag my hand in die kombuis aangeraak het, het hy huiwerig gesê. Was dit die eerste keer in 2 jaar dat ek nie daardie onmiddellike vlaag van paniek gevoel het nie. Daar was spanning, ja, maar ook iets meer. Iets wat ek vergeet het ek kon voel. Annelie het 'n diep emosie met daardie bekentenis gevoel. Mag ek? Het sy gevra en haar hand uitgesteek. Stefan het net vir 'n sekonde gehuiwer voordat hy syne uitgesteek het. Hulle vingers het ontmoet en stadig in mekaar gevleg. Annelie kon die ligte bewing in sy hand voel, die moeite wat hy gedoen het om jare se traumatiese kondisionering te oorkom. Dis in orde, het sy gemompel. Ons kan stadig gaan. Daar is geen haas nie. Stefan het na al ineengevlegte hande gekyk, verwonderd oor die eenvoud en kompleksiteit van daardie gebaar. Jy was altyd so, het hy opgemerk, ligte glimlag op sy lippe. Selfs toe ons kinders was. Geduldig, begrypend. En jy was altyd dapper, het sy geantwoord. Selfs as jy bang was, het jy nooit toegelaat dat dit jou keer nie. Hulle het vir 'n lang oomblik so gebly, hande ineengevleg onder die sterrehemel, die stilte tussen hulle meer welsprekend as enige woord. Wat gebeur nou? Het Annelie uiteindelik gevra. Die saak is verby. Die oorspronklike ooreenkoms was dat ons net sou bly totdat alles opgelos is. Stefan het haar hand liggies gedruk. Ek dink ons het 'n nuwe ooreenkoms nodig, het hy geantwoord, sy oë op haar gefestig. Een wat nie 'n vervaldatum het nie. Wat stel jy voor? Dat julle bly, het Stefan eenvoudig geantwoord.
Nie as deel van 'n regstrategie nie, nie as werknemer en seun van die werknemer nie, maar as familie. Die woord het in die lig tussen hulle gehang, gelaai met betekenis en moontlikhede. Dis 'n groot stap, het Annelie opgemerk. Die grootste wat ek sedert die ongeluk geneem het Stefan saamgestem. Maar vir die eerste keer in 'n lang tyd is ek nie doodsbang vir die idee om vorentoe te beweeg nie. Stadig met 'n huiwering wat van jare se selfopgelegde isolasie gepraat het Stefan sy vrye hand opgelig en Annelie se gesig fyn aangeraak. Sy het doodstil gebly en hom toegelaat om die pas te bepaal, om hierdie nuwe moontlikheid van verbintenis op sy eie terme te verken. Ek leer weer om te vertrou, het hy gemompel. Danksy jou? Annelie het sy hand op haar gesig met haar eie bedek. En ek leer dat die langste paaie ons soms presies bring waar ons moet wees. 6 maande het verloop sedert die hofbeslissing wat Lienke onder Stefan se bewaring gehou het. Die De Villiers herhuis, voorheen 'n formele en stil omgewing, het heeltemal verander. Die gelag van die kinders het deur die gange weergalm, musiek het af en toe die vertrekke gevul, en die geur van tuisgemaakte resepte het gereeld uit die kombuis gekom, waar Annelie vir Leon en Lienke geleer het om eenvoudige geregte voor te berei. Die swembadtoerusting wat Stefan bestel het, is geïnstalleer, en na weke van huiwering het hy uiteindelik die moed bymekaar geskraap om dit te gebruik. Die eerste keer wat hy in die water gekom het, was 'n oomblik van viering vir die hele gesin. Die kinders het hande geklap, Annelie kon nie die trane van emosie bedwing nie, en Stefan self, na die aanvanklike skok van die gevoel van die water wat sy liggaam omvou, het 'n glimlag van pure vreugde gegee. Dis soos om te vlieg, het hy later aan Annelie gebieg, toe hulle alleen was. Ek het vir die eerste keer sedert die ongeluk vry gevoel. Hidroterapie het deel van Stefan se roetine geword, en het nie net fisiese nie, maar ook emosionele voordele ingehou. Sy fisioterapeut het beduidende verbeterings in die mobiliteit van sy boonste ledemate en algehele spiertonus opgemerk. Belangriker nog, was die verandering in sy gemoedstoestand. Daar was meer glimlagte, meer geduld, meer openheid vir nuwe ervarings. Die verhouding tussen Stefan en Annelie het stadig ontwikkel, met die respek en versigtigheid wat albei geweet het nodig was. Vir Stefan was elke klein vordering in fisiese intimiteit 'n stryd teen jare se trauma. Vir Annelie was dit 'n oefening in geduld en begrip, nooit druk uitoefen nie, en hom altyd toegelaat om die pas te bepaal. Die kinders, soos net kinders kan wees, het die verandering in die dinamika tussen die volwassenes opgemerk. "Jy hou van my ma aan?" het Luan een middag direk vir Stefan gevra, terwyl hulle skaak in die sitkamer gespeel het. Die vraag het Stefan onkant betrap. "Hoekom sê jy so?" "Want jy kyk na haar op dieselfde manier as wat my vriende se paas na hulle ma's kyk," het Luan eenvoudig geantwoord. "En jou stem klink anders wanneer jy met haar praat." Stefan het geglimlag en die seun se skerpsinnigheid waardeer. "Ja, Luan. Ek hou baie van jou ma, dis goed," het Luan geantwoord en 'n pion op die bord geskuif. "Want sy hou ook van jou." Sy glimlag nou meer. By 'n ander geleentheid was dit Lienke wat die onderwerp met Annelie aangeroer het, terwyl hulle blomme uit die tuin in 'n vaas gerangskik het. "Tannie Jou, gaan jy met my pa trou?" Annelie het amper die vaas met die direkte vraag laat val. "Wat laat jou so dink, Lienke?" "Julle twee tree op soos kerel en meisie," het die meisie verduidelik. "En dit sal lekker wees as ons 'n regte familie was. Ek sou 'n boetie hê en Leon sou 'n pa hê." Annelie het die meisie omhels, geraak deur haar woorde. "Dinge is nie so eenvoudig nie, liefie. Jou pa het baie deurgemaak en ons moet sy tyd respekteer." "Maar sou jy wou?" het Lienke aangedring. Annelie het net vir 'n oomblik gehuiwer voordat sy eerlik geantwoord het. "Ja, ek sou baie graag wou." Nadia se gesuperviseerde besoeke het voortgegaan soos deur die hof bepaal, altyd vergesel van 'n maatskaplike werker. Aanvanklik gespanne en kunsmatig, het die besoeke geleidelik meer natuurlik geword na mate Lienke weer aan haar ma se teenwoordigheid gewoond geraak het. Nadia, op haar beurt, het gelyk of sy 'n opregte poging aanwend om weer met haar dogter te verbind, miskien uiteindelik besef wat sy verloor het toe sy haar verlaat het. Tydens een van hierdie besoeke, nadat Nadia vertrek het Lienke 'n opmerking gemaak wat almal verras het. "Mamma lyk nou anders," het sy tydens aandete opgemerk. "Minder voorgee." "Voorgee?" het Stefan gevra en 'n vinnige blik met Annelie gewissel. "Ja," het Lienke peinsend voortgegaan. Voorheen het sy baie geglimlag, maar haar oë het nie saam geglimlag nie. Nou, soms glimlag haar oë ook.
Die wysheid van daardie opmerking het die volwassenes vir 'n oomblik sprakeloos gelaat. Dit was indrukwekkend hoe 'n 7-jarige kind nuances kon waarneem wat baie volwassenes sou ignoreer. Jy is baie oplettend, Lienke, het Annelie uiteindelik opgemerk. Dis 'n kosbare gawe. Die lewe het in sy eie pas voortgegaan, met klein daaglikse vorderings. Stefan het begin om meer fisiese kontak toe te laat, nie net met Annelie nie, maar ook met die kinders. 'n handdruk hier, 'n kort drukkie daar, elke gebaar was 'n klein oorwinning teen die trauma wat hom so lank gevange gehou het. Toe, op 'n besonder koue winternag, het die onverwagte gebeur. Annelie is wakker gemaak deur dringende kloppe aan haar deur. Dit was Lienke, bleek en bewerig. "Tannie Ju, ek voel nie lekker nie," het die meisie met 'n swak stem gesê. Annelie het onmiddellik besef iets is baie verkeerd. Lienke se vel het gebrand van koors en die meisie kon skaars op haar voete staan. Sy het haar in haar arms opgetel en na Stefan se kamer gehardloop. "Stefan," het sy geroep en sonder seremonie ingegaan. Lienke het hoë koors. Stefan het onmiddellik wakker geword en regop in die bed gaan sit. "Wat het gebeur?" het hy bekommerd gevra. Sy het na my kamer gekom en gekla dat sy nie lekker voel nie. Sy brand van die koors. Lienke het saggies gekreun in Annelie se arms, duidelik in ongemak. "Ek sal die dokter bel," het Stefan gesê en reeds na die telefoon geryk. Joubert, die familie se privaat pediater, het in rekordtyd opgedaag. Nadat hy Lienke ondersoek het, het hy 'n aggressiewe virusinfeksie gediagnoseer, niks lewensgevaarlik nie, maar ernstig genoeg om beduidende ongemak te veroorsaak. "Hou haar gehidreer en gee die medisyne wat ek voorgeskryf het elke 6 uur, het die dokter opdrag gegee. Die koors behoort binne 24 tot 48 uur te sak. As dit nie sak nie, of as sy erger word, neem haar onmiddellik hospitaal toe." Nadat die dokter vertrek het, het Annelie en Stefan 'n beurtstelsel ingestel om na Lienke om te sien. Lian, bekommerd oor sy vriendin, het daarop aangedring om ook te help en het vars water gebring en stories vertel om haar aandag af te lei wanneer sy wakker was. Gedurende die nag, terwyl Annelie 'n koue kompres in die kombuis voorberei het, het sy 'n gehuil uit Lienke se kamer gehoor. Sy het teruggehaas, net om 'n toneel te vind wat sy nooit sou vergeet nie. Lienke, te midde van 'n koorsagtige nagmerrie, het gehuil en na haar pa geroep. Stefan, sonder om te huiwer, sonder om te dink, het sy arms uitgestrek. "Kom hier, pappa sal vir jou sorg," het hy gesê en haar in 'n drukkie verwelkom. Annelie het by die deur gevries en die buitengewone oomblik aanskou. Dit was die eerste volledige en instinktiewe drukkie wat Stefan in 2 jaar vir iemand gegee het. Die pa het sy dogter saggies gewieg, troostwoorde gemompel en haar hare gestreel met die natuurlikheid van iemand wat nog nooit probleme met aanraking gehad het nie. Stil trane het oor Annelie se gesig geloop terwyl sy daardie diep genesing voor haar oë sien gebeur het. Stefan het opgekyk en haar by die deur gesien. Daar was geen paniek in sy oë nie, net 'n rustige emosie en 'n gedeelde begrip van die betekenis van daardie oomblik. Lienke se herstel was vinnig, soos die dokter voorspel het. Binne 'n paar dae het sy weer saam met Lian deur die huis gehardloop. Maar iets fundamenteels het in die gesinsdinamika verander. Stefan se instinktiewe drukkie aan sy dogter het 'n deur oopgemaak wat jare lank gesluit was. Dit was asof iets binne in my gebreek het hy 'n paar aande later aan Annelie verduidelik. Toe ek haar hoor huil, het my vaderlike instink eenvoudig alles anders oorheers. Ek het nie gedink nie, ek het net opgetree. Liefde is so, het Annelie saggies geantwoord. Dit vind 'n pad, selfs deur die sterkste hindernisse. Stefan het haar hande in syne geneem, 'n gebaar wat hy nou met natuurlikheid gedoen het. Ek het iets daardie aand besef, het hy voortgegaan. Dat ek toegelaat het dat die trauma van die verlede my toekoms steel. Ons geluk steel myne en Lienke se. En nou wil ek iets nuuts bou. Iets beters, het hy geantwoord en haar hande stewig vasgehou. Ek wil 'n volledige gesin bou, Annelie. Met jou en Lian. Haar oë het vol trane geskiet. Vra jy my om te trou, Stefan de Villiers? Op my lomp manier, ja, het hy geglimlag. Miskien is dit nie die mees romantiese huweliksaansoek nie, maar dis die opregste een wat ek kan maak. Ek is lief vir jou, Annelie. En Lian is al soos 'n seun vir my. Ek is ook lief vir jou, het sy geantwoord en die trane vrylik laat loop. Ek is lief vir die man wat jy nou is en die seun wat ek so lank gelede geken het. Die nuus van die verloving is met entoesiasme deur die kinders ontvang.
Luan, gewoonlik so ingetoe, het letterlik van vreugde gespring. Lienke het haar pa en Annelie gelyktydig omhels en verklaar dat dit die gelukkigste dag van my lewe was. Mevrou Elna, toe sy ingelig is, het net geglimlag met daardie houding van iemand wat van die begin af reeds geweet het. Uiteindelik het sy gesê en haar seun en toekomstige skoondogter omhels. Die lewe bring terug wat nog altyd aan hierdie familie behoort het. Die troue het 3 maande later plaasgevind, 'n eenvoudige seremonie in die tuine van die herehuis. Lienke was die strooimeisie, Luan die ringdraer en mevrou Elna het van begin tot einde gehuil. Selfs Nadia, wat op Lienke se aandrang genooi is, het opreg gelukkig gelyk vir haar eksman, miskien uiteindelik verstaan wat haar gierigheid en selfsug jare tevore vernietig het. Tydens die geloftes het Stefan 'n belofte gemaak wat trane by al die gaste ontlok het. Annelie, jy het my gevind toe ek verlore was binne myself. Jy het my die vermoë teruggegee om te voel, om aan te raak, om voluit te leef. Ek beloof om die res van my lewe te spandeer om hierdie onskatbare geskenk terug te betaal, deur jou en ons kinders lief te hê met elke vesel van my wese. Na die troue het die aannemingsprosesse gevolg. Stefan het Luan wettiglik aangeneem en Annelie het Lienke aangeneem. Nadia het, verrassend genoeg, nie die aanneming betwis nie en erken dat dit die beste vir haar dogter was. 'n Jaar later het die De Villiers Marais gesin. Hulle het gekies om albei vanne te behou, hul eerste huweliksherdenking gevier. Luan, nou 9 jaar oud, het al hoe sterker geword danksy die gereelde swem en die voorpunt mediese behandelings wat Stefan verskaf het. Lienke, 8 jaar oud, het geblom in 'n selfversekerde en sosiale kind, sonder enige spoor van die melankolie wat haar voorheen gekenmerk het. Wat Stefan en Annelie betref, het hulle in hul liefde vir mekaar die genesing gevind vir ou wonde wat albei gedra het, hy van die trauma van verraad, sy van die probleme om 'n siek kind alleen groot te maak. Op 'n Sondagoggend, 2 jaar na die herontmoeting wat hul lewens verander het, was die gesin saam op die egpaar se bed. Lienke het 'n storie wat sy by die skool geskryf het, hardop gelees. Luan het sterrebeelde in 'n notaboek geteken. Annelie het haar kop op Stefan se skouer laat rus, wat almal met natuurlikheid omhels het, asof hy nog nooit die paniek van menslike aanraking geken het nie. Ons is nou 'n regte familie, het Lienke gevra en haar oë van die notaboek opgelig. Ons was nog altyd, het Stefan geantwoord en die bokant van sy dogter se kop gesoen. Van die oomblik dat ons mekaar ontmoet het, of liewer, weer ontmoet het. Selfs toe ons dit nie geweet het nie, het Annelie voltooi en vir haar man geglimlag. Luan het sy tekenboek toegemaak en ernstig na almal gekyk. Weet julle wat ek uit dit alles geleer het? Het hy gevra en sy bril op sy neus reggestel. Dat mense soms moet breek om daarna sterker te genees. Die volwassenes het verbaas na mekaar gekyk oor die diepte van die opmerking. Waar het jy dit gekry, seun? Het Stefan gevra en die term natuurlik gebruik wat voorheen onmoontlik gelyk het. Van swem, het Luan eenvoudig geantwoord. Toe ek begin het, was dit seer en ek het moeg geword. Nou is ek jy sterker as gevolg van die moeite. Dis soos jou hart, pa. Dit het gebreek, maar nou is dit nog liewer. Annelie het haar seun omhels, verwonderd oor sy wysheid. Dis presies dit, my lief. Soms moet ons deur storms gaan om die kalmte te vind. En sommige storms neem ons presies waar ons moet wees. Daardie Sondagoggend, omhels op die groot bed wat nou die hele gesin gemaklik gehuisves het, was hulle die lewende bewys dat ware liefde traumas, beperkings en teenspoed oorkom. Dat families nie net deur bloed gedefinieer word nie, maar deur die onsigbare bande wat harte verbind, selfs na 20 jaar se skeiding. Dat die kragtigste aanraking nie die fisiese een is nie, maar die wat die siel bereik en wonde genees waarvan ons nie eens geweet het bestaan nie. Einde van die storie. Liewe luisteraars, ons hoop die storie van Annelie en Stefan het julle harte geraak. Om ander ewe emosionele verhale te volg, het ons 'n spesiale snitlys voorberei wat die verrassende paaie van ware liefde verken. Vind dit hier deur links te klik. As hierdie storie emosies in julle wakker gemaak het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken en 'n likker op die video te los nie. Daagliks bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van menslike gevoelens en die buitengewone vermoë wat ons het om uitdagings te oorkom, verken. Deel julle eie stories van oorwinning in die kommentaar, ons is gretig om dit te leer ken en, wie weet, dit te omskep in die volgende verhale wat ander harte sal raak.